Goed mense, kom ons probeer nou vir die soveelste keer. Dis 'n moeëse stryd om in Suid-Afrika enigiets reg te kry op die oomblik. Maar kom ons probeer ons bes. Ek is al baie ietsie grimmig en baie geïrriteerd. Maar kom ek probeer my bes om net te maak asof alles honkie-dorie is. OK. Kom ons kyk net vir 'n rukkie of dit werk. Of die live nou live is en of die live dood is. OK. Kantoor, asseblief probeer vir my help. Julle wat in die land van die lewendes is. Ja, okay. Maar dis hoekom ek vir hulle sê. OK. Ek wag 'n rukkie, ouens, dat ons net seker maak hier kom meer as 3 mense op hierdie uitsending, want hierdie is baie belangrik wat ek wil sê. En nou moet ek ook sê, ek mors baie keer my tyd op video's om te praat, want dit is asof alles wat ek sê geïgnoreer word. So, dit is baie frustrerend vir 'n ou met breins. Nou ja, sê net vir my hallo of bye of enigiets dat ek weet julle is daar. Ek sien niks, dis die... Ek sien nog niks, dis ook wel my cool. Ek gaan hy nou nog afgaan. Ons kyk maar net nog steeds na die stabiliteit van hierdie dinge. Kantoor, as er nog so iets is, kan julle so 100.000 keer vir my net 'n skakel plaas op al die groepe asseblief. Moenie stop voor 100.000 nie. So hoop dat hy hou. Letitia, as jy daar is, kan jy asseblief hier live join. Dat ons daai ding probeer praat, wat ons nou die dag geprobeer het. En hopelik kan ons nou inkom. Dankie Jared. Appreciate. Letitia kyk. Sy kyk. Ja, ek weet. Sy kyk maar, ek sien geen versoek nie. Van 'n Walt. Kom ons kyk of ons ook kan opkry hierdie keer. Accept. Add. Adding. Dit is 'n calculator van 'n battery. As jy daar Letitia, sit jy weer in 'n donker kamertjie. Daar's hy, nee, ek is heeltemal in die helder lig. Die lig van God skyn oor my vandag. Sien jy net my neus of my neushare? Ek sien jou neus en 'n bietjie van jou oog. Daarom nie jou neus daar nie. Jy het dit seker vir jou getrim. Ja, ek weet nie. Maar weet jy, wat vir my vreemd is aan my kant is ek 'n vol gesig in die skerm. Jy gooi 'n Coke in my ginger ale. Hoe is Coke en ginger ale, ouens? Probeer my sê. As jy geel en rooi meng, wat kry jy? Swart. OK. Letitia, ek moet vir jou sê, jy is van die min mense in hierdie organisasie wat 'n standpunt inneem en naby hou. Inteendeel, ek dink ons gaan ver soek vir mense wat ruggraat het soos jy, so daarom wil ek met jou praat vandag. Hoe gaan dit met jou? Ons begin daar. Dit gaan met ons baie
wat die radio aanbetref stoom ons voor, dit gaan regtig goed. Ons het 'n nuwe omroeper wat môre aand ook begin, so ons was besig met training en al die dinge met haar en ons is so opgewonde want konstant deur hierdie hele ding en weet jy, dis asof die Here kom en ek sê dit altyd 'n tipe van 'n vrede oor 'n mens bring, al is jy in hierdie verskriklike stryd. En ek dink dis daai tipe vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat maak dat mens ten spyte van kan aangaan. Jy weet, baie mense vra, "Jesus, maar hoe gaan julle aan in hierdie omstandighede?" Maar as jy 'n visie het, en dit is waar dit inkom. As jy 'n visie het en jy het werklik 'n droom en jy verstaan die hart van hierdie organisasies. En ek sê organisasies want ek bedoel, dis verskillende maatskappye, maar op die einde van die dag is dit dieselfde hartklop wat in elke liewe departement behoort te klop. En ek dink dis wat 'n ou staande hou. En ja, ons is geseënd en spite van dit alles voel ons werklik geseën en is ons baie opgewonde oor die pad vorentoe vir die Waarheid Radio. Ek probeer net iets tegnies uitvind. Ek wil net dat Daisy die foon hou dat ek nie so gebonde is nie. Kan jy my nog steeds sien, Letitia? Daar's hy, ek sien jou duidelik. Baie dankie. Okay. Alright, ek gaan nou nie kommentaar ophou nie, want dit is juist wat my dan van trek afbring. So ek sien jou nie op die oomblik nie, ek kyk in die diepblou see vas. Die vrede waarvan jy praat is iets waarvan mens net kan getuig as jy met 'n groot stuk geloof in jou hart sit. Absoluut. Ek praat nou, daar's nou weer, vandag het hulle Ronel se huis nou weer ingeval. En in die proses vou mense. Ronel vou heeltemal. En ek vra myself die vraag af, as 'n mens nou al baie lang periode in ons organisasie is, in ons maatskappye is, hoekom sal ons nog steeds skrik vir koue pompoen? Want geloof is iets wat net getoets kan word wanneer jy in praktyk dit moet openbaar. Ja. Okay, en ek pak ook nie op Ronel meer. Asseblief, dis nie die doel nie. Ek praat net reguit soos wat ek altyd praat. Ons het aan die begin, toe ons hierdie maatskappy begin het in hierdie droom, en ek is baie bly dat jy die droom noem, Letitia, omdat dit uiteindelik die enigste ding is wat 'n ou kan staande. En ek is so bly jy sê dit, want ek het hierdie gesprek seker omtrent 'n 3/4 uur gelede met Devin gehad, waarin ek vir hom gesê het, die rede hoekom mense nie kan staan nie, is omdat hulle nie gedryf word deur 'n baie helder visie, baie duidelike riglyne van waarheen hulle op pad is. Ja. En wanneer jy dit het, wat ek by jou sien, en jy kan dit duidelik in die Waarheid Media sien, radio. As jy dit het, kan jy staan. En ek wil by jou aansluit en ek wil vir jou miskien 'n paar vrae vra. Reg. Wat het vir jou by die punt gebring dat jy uiteindelik so jou pad kan karteer sonder dat iemand anders vir jou sê jy moet dit of jy moet dat doen? Wat maak dat jy op koers bly? Louis, weet jy, daar's baie dinge, maar ek dink die eerste ding is regtig, as jy 'n pad saam met die Here stap, en jy sê dit soveel keer, maar as jy werklik die Heilige Gees in jou hart het, en 'n pad van geloof stap, dan kan niks maar niks jou onderkry nie. En raak ons hartseer, voel ons partykeer, Jesus, wat gaan met die mensdom aan? Ja, ek vra myself die vraag elke dag, wat gaan met die mensdom aan? Wat gaan met mense om ons aan wat soveel verraad pleeg teen die maatskappye? En so ek vra myself hierdie vraag. Maar ek dink wat my so dryf is, en jy gaan nou vir my lag, maar baie mense sê, kyk, met ouderdom kom ons nou wysheid, nê? En dit is so, ek stry glad nie teen daai feit nie. Maar ek dink die feit dat ek van 'n bitter jong ouderdom af reeds begin 'n pad vir myself oop veg het, in entrepreneurskap, soveel moontlik dinge aangepak het as wat ek kan, sodat ek kan leer hoe besigheid werk, hoe die lewe werk, hoe mense se koppe werk. En ek dink dit het my regtig op 'n plek gesit, selfs toe ons eie besighede gehad het wat in COVID tyd gevou het, omdat dit totaal en al in die industrie was van entertainment en dies meer, en dit is nou natuurlik met COVID die eerste ding wat moes gaan. En daar nie meer 'n inkomstestroom vir ons was nie, waar jy self planne maak en waar jy planne beraam en waar jy verskillende besigheidsmodelle en metodes probeer.
En ek dink met dit alles saam besef 'n ou, maar jy moet staan vir iets groter en iets meer as byvoorbeeld net die geld. Jy moet staan vir iets meer as net die diamant en ek sê dit met baie respek. Jy moet soveel geloof in die dag lê. Jy moet soveel geloof hê in dit wat jy elke dag aanpak, dat dit moet jou dryf. Jy moenie dit dryf nie, dit word die dryfveer. Dit is die rede hoekom jy elke dag opstaan. Dit is die rede hoekom jy bereid is om deur die nag te werk as jy moet, want jy het 'n droom, jy het so duidelike visie. En dan dink ek die ander ding is, ek het vroeër gesê, jy weet van jou geloof en jy moet naby aan die Here leef. En in sulke tye, in die moeilikste tye waar baie mense van die Here af wegtrek, is dit my skuilplek. En is dit die plek waar ek gaan en sê, Here, weet jy wat, jy moet vir ons wysheid gee, wys ons. Ons ken nie altyd die antwoorde nie, ons weet nie altyd wat die pad vorentoe is nie, maar dit kan ek vir jou opreg sê, is wat my nog altyd, ten spyte, en nou praat ek van my persoonlike lewe, ek praat van besigheid, ek praat op verskillende vlakke, was die Here nog altyd my vangnet. En ek dink dit maak 'n baie groot verskil. As jy werklik verstaan wat geloof aan die dag lê beteken, en as jy werklik verstaan wat lojaliteit aan iemand en vir 'n droom beteken. Ja, jy het nou in 'n baie kort rukkie verskriklike belangrike goed aangeraak. Ek het 4 jaar gelede, toe ek werklik gevoel het ek hoor by die Here, en dit op sigself is klaar 'n moeilike ding. Bob Mumford het hieroor geskryf baie keer en het baie keer daaroor gepraat, waarin hy vra, but how do you hear the voice of God? En wat ek baie keer al gesien het, as jy nie geoefen is nie, dis net soos 'n atleet wat moet hardloop. Ek dink die marathon-atlete sal weet waarvan ek praat. Ek self ken nie 'n marathon nie, maar ek kan net vir myself indink, as jy moet, kom ons sê 90, 92 km gaan hardloop soos die Comrades, en jy het nie 'n sekere aantal 1000 kilometer gedurende die jaar gehardloop nie, dan kan jy op die dag nie presteer nie. Ja. Ek sê van 4 jaar gelede, 'n mens moet nie begin dink hoe jy gaan optree binne die situasie. Jy moet reeds van die begin af weet in jou kop hoe jy binne 'n aanvalsituasie gaan optree. 'n Soldaat kry training, duisende en duisende ure, en tennisspelers soos Nadal het hieroor gepraat, waar hy sê, 'n mens kan alleen goed wees in iets, in enige dissipline, wanneer jy 10.000 ure plus daarin spandeer. Ja. Ek het dit nogal ter harte geneem. Ek het 10.000 ure van oefening, 'n paar keer oor van 2004, waar ek hier in Port Nolloth, nou waar ek hier sit, begin droom het. En daai 10.000 ure het op 10 jaar oud, op 9 jaar oud reeds begin, waar ek vir myself gesê het, ek gaan eendag 'n rol speel om hierdie mense wat in my pa se pastorie inloop, wat dronk is. Ek kyk nou op die hawe op die oomblik terwyl ek met jou praat, en ek herroep oom Bertie, wat die hawe meester in daai stadium was. Dit was 'n Engelsman, 'n rou Engelsman. En ek het daar op daai stoep gestaan, en baie keer het my pa arme mense, werklik mense wat baie swaar kry. Ek praat nie van 'n ou wat 'n kar en 'n huis verloor nie, ek praat van 'n ou wat werklik swaar kry. Daai mense ingebring en op my bed laat slaap. Ja. En ek het daar reeds die droom begin kry om eendag 'n rol te speel om mense, ja, natuurlik, daar is nou enige vorm van irritasie vandag by pad langskom, dis nou weer 'n vlieg. Okay. Restaurante en vlieg en popperotte. Okay. Nou, Tisha, wat het jou laat begin droom, jy wil eendag 'n radio of jou woord daar buite, dit wat jy dink, doen en sê, wil jy 'n bietjie meer openbaar hê is net jouself, net jy en jou man en jou 3 kindertjies, ek weet jy het net een. Miskien is dit 'n profetie. Nee, jy is heeltemal genoeg, hoor. Nee, weet jy wat, ek gaan net vir jou saakstelling vertel, en dis iets wat ek nog nooit vir jou genoem het nie, en ek weet nie of my skoonpa nou hier kyk nie, dis natuurlik pastoor Hannes wat op 'n Sondag die boodskapies ook deel met die Waarheid Radio luisteraars. Maar ons het in die Baie altyd deel.
Absoluut. En in die COVID tyd, weet ons het nou so met ons so swaar gaan, het ons vir 'n rukkie by hulle ingetrek. En toe het ek was besig met netwerk marketing. Ek is verskriklik lief vir bemarking. Ek het 'n passie vir mense en om met mense te werk, dis absoluut my liefde. En ek was op daai stadium met 'n organisasie, 'n travel maatskappy, het ek 'n besigheid opgebou in netwerk marketing. Baie goed gegaan, baie goed gedoen in na soos wat COVID nou gevorder het en dit nou maar slegter gegaan het en nou uiteindelik fraud in die maatskappy was, het die toe nou toegemaak. Maar nietemin, ek sit eendag op 'n call, soos 'n Zoom call met mense en toe ek daarvan afklim, toe sê my skoonpa vir my, jy moet op die radio wees. Jy het 'n radiostem. En dis die eerste in my lewe het ek nog nooit gedink ek sal op 'n radio praat nie. Dit was nog nooit vir my 'n ding of 'n droom as op sigself nie. Wou ek nog altyd 'n storie deel, het ek nog altyd geweet ek het 'n passie om met mense te werk en leierskap. As ek moet terugkyk op my journey, dan regtig Louis, was dit nog altyd ek was nog altyd in 'n leierskapsrol. Maak nie saak waar nie, maak nie saak hoe oud ek was nie, ek was nog altyd op een of ander manier in 'n leierskapsrol. En hy het dit vir my gesê die dag en ek het dit eintlik afgelag en gesê ag nee, pa, regtig. Ek is nou nie 'n radioomroeper nie, dit is nou nie my ding nie. En dit was letterlik seker nie eers 'n jaar daarna nie. Toe het PW die klankdigtheid en die goed mos nou gaan doen vir julle, daar by die ateljee. En dis hoe die hele proses eintlik maar begin het. So ek was glad nie betrokke by enige iets nie. En toe sê hy wel, hy dink nou nogal dis iets wat sy vrou sal geniet, want ek hou van bemarking en as ons op 'n nuwe ding moet fokus en 'n nuwe ding wat ons daar buite wil kry, dan is dit eintlik die ideale plek. En dit was die begin van dit. Ek onthou ons het julle kom sien, daar was 'n boardroom vol mense en ek het myself en ek en PW het onsself aan die board, kan ek nou maar sê, verkoop en gesê luister ouens, dis wat ons tot die tafel kan bring, dis wat ons kan doen. En dis alles wat ek in my lewe doen, pak ek nog altyd met passie aan. So ek sal nie sê, ek het nog altyd gesê ek wil op die radio praat nie. Maar toe ek die droom en die hart, ek sê altyd die hart agter die man, toe ek jou hart begin leer ken en verstaan, na baie gevegte, na baie keer wat ek my goed in die boot gegooi het en gery het, na baie keer wat jy my uitgetrap het, weet, as jy die hart van iets begin verstaan, dan verander dit dinge. Dit verander dinge. Ek weet nie, ek het 'n plasing op my Facebook gesit, een van my familielede wat baie besorgd is oor my, en regtig vierkantig agter ons staan in hierdie hele ding, vra my die ander dag, is dit die moeite werd? En ek sê vir haar, hoe stap jy weg? Dis nou my niggie. En ek sê vir haar, hoe stap jy weg as jy weet dat jy weet? Hoe stap jy weg as die Here in jou hart 'n absolute droom kom wakker maak het? En as jy vir die eerste keer voel in so lank tyd dat jy staan vir iets groter as jouself. Dat jy staan vir iets groter as jou salaris aan die einde van die maand. Dit gaan oor soveel meer. Jy weet, en ek sê vir dis net vir my, dit bly vir my die moeite werd. Ek sê deur die gevegte heen, deur alles heen bly ek staande, want ek weet dat ek 'n God dien wat hierdie ding nie oor my pad sou bring as ek dit nie kan maak werk saam met die mense aan stuur van hierdie goed, soos jy en Desi en almal wat hierdie boot net absoluut elke dag op die water hou nie. Wat ek het jou natuurlik nou nie voorberei op enige gesprek nie, want ek dink dis die manier hoe mense uiteindelik by die substansie van iets uitkom. Ja. Letitia, die afgelope week of so, as jy ook onder baie druk gewees en as jy van jou kant af net kan sê, hoekom sou jy sê, jy en Gerard van 'n merwe mekaar begin misverstaan. En ek doen dit as prinsie om goed absoluut reguit aan te spreek. Ons het vir Gerard die geleentheid gegee om sy saak te stel en ons kon jou nie opkry nie. En jy hoef glad nie 'n saak te stel nie, want jy is nie onder verdenking of die saak te vervuur nie. Maar ons wil graag hoor. Dis obviously het jy 'n baie spesifieke rigting wat jy inslaan en dit gaan nie noodwendig almal se smaak val nie. En dis vir my belangrik. Jy weet, ek wil eintlik die belangrikste ding sê wat ek seker die hele middag gaan sê. As ons na Elia en Elisa se storie kyk en nie iets daaruit kan leer as Christene, dan weet ek nie of ons werklik soliede Christene kan wees. Ja. Elia kom en hy loop 'n pad met die Here en as jy gaan kyk, dit was 'n verskriklike pad wat daai man geloop het. Jy weet, ons het vandag, ons kla oor wifi wat nie werk nie. Daai ou, hulle het gekla oor basiese goed soos om te loop.
vir honderde kilometers om ergens te kom. Met vriende. En uiteindelik die baadjie, die mantel van Elia wat oor Elisa val. God seën mense vir spesifieke take. Ek het in die vorige maatskappy, ekskuus dat ek so 'n bietjie aangaan hier, want ek het vir die ouens gesê vanmiddag gaan ek lank praat. En wanneer ek so raak, wanneer ek so intens raak, dan moet ek weet dat die Heilige Gees baie sterk met my werk. Jy weet, ek word gisternag siek. En ek sê vir Desi toe ek in die bed klim, hier is iets baie snaaks met my in die gang, ek het geweldige koue koors. En ek kon nie bepaal, baie keer wanneer die Here met jou praat en met jou werk, dan ek kan nie bepaal presies wat dit is nie. Ek weet nou dit was Ronel wat onder aanval was vanoggend en ek moes begin intercede, maar ek word letterlik siek. Ek word letterlik siek. En ek dink die Paulus skryf 'n ding, ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied. Ek praat vandag oor Christene wat in die Kolosseum in daai stadium met Nero se tydperk as fakkels gebruik was, as kersbaas gebruik was om lig te maak in die Kolosseum, terwyl hulle maats, hulle mede-Christene deur roofdiere uitmekaar geskeur is. En wanneer Paulus dan sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie, dan sien ek 'n beeld soos dit. Ek het 4 jaar gelede, Letitia, vir die Here so gebid om die regte mense langs my in posisies te plaas. Want ek het geweet, 'n gewone mens gaan nie hierdie wedloop kan volhou nie. En ek wil vir jou sê, Letitia, dit wat ek beleef met jou, voordat jy nou gaan praat oor Gerard van der Merwe en jou visie en so aan. Ek het in jou, daai eerste dag, toe jy en Pierre daar sit, het ek absolute teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. En jy sal onthou dat jy kort daarna wou bedank, want Louis is so moeilik. En miskien kan jy ons net deur dit vertel, dat hoe het jy punt nommer 1 vasgebyt, en hoe het jy so duidelike visie gekry, en geweet jy is nou op die pad wat jy moet wees? Het dit sommer net gebeur, of is dit 'n proses wat in jou begin afspeel? Ek dink soos ek sê, hoe meer ek jou hart begin verstaan het, jy weet, ek het al met baie moeilike mense en onder baie moeilike mense gewerk, maar jou tipe moeilik, en dit moet ek vir jou sê vandag, jou tipe moeilik is 'n moeilik wat min mense verstaan. Jy's moeilik want jy het passie, jy's moeilik nie uit 'n plek uit van ek wil net moeilik wees nie. Ek bedoel, jy is die sagste hart en sagste mens, Desi sê dit altyd so mooi, jy's die sagste mens. Man, as ons iewers by 'n restaurant sit of ons drink 'n koppie koffie saam en ons het gou 'n vergadering, dan is dit ek en Desi wat gewoonlik vir die mense sê, kom, waiters, waar is die waiters? En Louis wil ons net kalmeer en Louis maak net rustig en sê, wees nou net mooi met die mense. Jy het die sagste hart, jy het die sagste hart. Maar partykeer raak jy moerig. En ek moet vir jou sê, die laaste 2-3 weke raak ek ook moerig. Ek raak goed moerig. En dan doen ek goed soos Louis, ek gaan nou my goed vat en ek gaan nou waai. En ek is net so impulsief wat dit aanbetref soos jy. So ek dink jy verstaan dit 100%. Maar dan klim ek in my kar en ek jaag daar weg en ek besef, wat doen jy? En dit is asof die Here regtig net weer eens, dit is 'n bonatuurlike vrede wat die Here oor my bring en sê, weet jy wat, hierdie is waar jy moet wees. Dis 'n absolute gevoel en mense verstaan dit nie. Mense wat nog nooit werklik vir 'n doel en vir 'n droom gelewe en gestaan het nie, sal nie verstaan waarvan ek nou praat nie. Daar is soveel mense daar buite wat sonder purpose rondloop, wat vir hulle hele lewe lank sê, wat is my doel op hierdie aarde? Wat is my doel? Nou het ek nou al my doel bereik, ek weet nie, dis in die Here se hande en die Here sal daai drome in my hart wakker maak. Maar ek weet dat waar ek nou is, presies is waar ek nou moet wees. Ek weet dat die gevegte waarin ons nou is, presies die gevegte is wat ons nou moet veg. En dit gee ou vrede. Dit laat 'n ou anders dink oor hierdie tipe van goeters. Ja. En dan kom die Here en hy salf baie spesifieke persone. En dan wil ek vir jou sê, Letitia,
om bietjie te praat oor Gerard van der Merwe en julle verskille. Waar dink jy lê dit? En dink jy dit is onoorkomelike goed? En ek praat nie net van 'n Gerard van der Merwe nie, ek praat van enige iemand wat moontlik mag verskil van dit wat jy ontvang, dit wat jy sien, dit wat jy visualiseer vir jou radio. Ja. Ek dink kyk, ek is 'n absolute teamplayer. Hoewel ek 'n sterk persoonlikheid het, hoewel ek 'n droom het en 'n visie het en weet waarheen ek op pad is en hiervan kan die mense in my span getuig, is ek altyd oop vir nuwe idees. Is ek altyd oop vir, want ek glo en Lumey sê dit altyd so mooi. Jy weet, sy sê ons bestaan uit 'n liggaam. As jy die neus is, wees die neus. Moenie die oor probeer wees nie. As jy die linkerarm is, moenie die been probeer wees nie, want dit gaan nie werk nie en hierdie liggaam gaan nie reg opereer nie. En dit bring my weer by daai plek. Ek kan nie alles self doen nie. Ek sê altyd vir my mense, as ek een slogan het wat ek die hele tyd vir my omroepers en vir my staf sê, dan is dit spanwerk maak 'n droom werk. As ons as 'n span die gees gaan vang van wat hier aangaan en regtig die doel verstaan en die droom verstaan, dan kan dit net suksesvol wees. So, as ek die skouer is, dan is ek die skouer wat hierdie ding nou op my moet neem. Dan is dit reg. Dit beteken nie ek het al die antwoorde nie. Dit beteken nie ek kan doen wat vir sekere mense, nou dink ek aan legendes in my span, soos Martin Jansen, ek praat van Nikki van der Berg, mense wat die pad gestap het voor ek nog eers 'n saadjie was, verstaan jy? Dan dink ek aan daai mense en dan besef ek, en jy kan hoor hoe opgewonde raak ek, want dit is absoluut, it's a team thing, we need to play this thing together. En 'n span bestaan nie uit een lid nie, dit bestaan uit al hierdie verskillende dele. So, is dit so dat wanneer ek van iemand verskil, ek hulle fire? Glad nie. Hoegenaamd glad nie. Maar, en hier's waar dit belangrik raak, en dis nou waar Gerard se storie inkom. Wanneer jy begin dwarstrek van die droom af, en wanneer jy begin jouself meer en hoër ag as die droom, dan het ek 'n probleem daarmee. Dan het ek 'n probleem, want dan kan ons mos nou nie hierdie droom voortleef nie. As jy op sigself vir jouself belangriker is, as jou volgelinge op sosiale media vir jou belangriker is as die waarheid, radio en dit waarvoor ons staan, dan het ek 'n probleem daarmee. As jy te nagekom voel, want jy voel jy het nog nie die regte toerusting nie, hoewel jy weet wat ons situasie is waarin ons nou sit, en dat ons niks nou aankoop nie, want die liquidateurs storm in al hierdie maatskappye en vat al ons goed, dan sal jy verstaan. Jy sal dit verstaan. Maar die drama en die issues het begin kom, en ek gaan hierdie nou sê, die issues het begin kom vir my met Gerard, hoewel hy sê dit is glad nie so nie, is van dat Morney Bronkhorst die weg is en hy en Morney met mekaar begin gesels het. Nou weet ek dat dit hy is wat na Morney toe, Morney wat na hom toe uitgereik het, so dis nie Gerard wat uitgereik nie, Morney het uitgereik, en Morney wil mos nou hierdie hele komplot teen die hele maatskappy, en hy wil nou klomp vyandskap maak en daai tipe van dinge. En ek weet ook op 'n stadium met Gerard dit regtig mooi hanteer, en vir hom gesê, luister Morney, ek wil nie deel wees van hierdie dinge nie, ek stel nie belang nie, ek is nie 'n vyand nie, en dit het ek gerespekteer van Gerard. As mens was ek mal oor Gerard. Ja. Mal oor hom. Sy program het fantasties gedoen. Die luisteraars was mal oor hom. En dit het my hart bly gemaak om te sien, jy weet, hoe een ou kan inkom en daai bietjie vernuwing so groot verskil kan maak. Ek was trots daarop. En toe begin dit vir my voel, daar word al hoe meer dwars getrek. Man, as ons net iets sê, dan val ons hom nou aan. En dan praat ons nie eers van hom nie, byvoorbeeld. Ek sou op 'n groep iets noem aan my hele span, en hy sal onmiddellik gekonfronteer voel. Sê ek, maar Gerard, ek praat nie eers oor jou nie, ek praat oor die algemeen, of inteendeel, ek praat oor 'n ander omroeper, ek praat nie oor jou nie. En die oomblik wat mense so verskriklik defensive raak, in my opinie, dan sê dit vir my, daar's fout. Hoekom wil jy heeltyd beklei en drama maak wanneer daar nie drama is nie? Dan voel dit vir my, jy steek mos nou goed weg. En nou so, dis nou waar die ding begin het. En toe kom dit op 'n plek waar hy vir 'n ruk persoonlike probleme gehad het, wat ek ook gerespekteer het. Ek en Lumey het gesê, luister Gerard, sorteer jou persoonlike probleme uit, ons het begrip, ons is ook mens, ons verstaan.
En sy rekenaar het op 'n stadium opgepak. Ons het dit verstaan. Ek onthou hoe PW met hom gesit het op die foon en ge-WhatsApp het en hom probeer help het en sê, hoorie, is die kabels reg, check hierdie, check daai. En hy het gesê, weet jy, alles is net dood, niks wil werk nie. En ons het gesê, dis 100%, ons het begrip daarvoor, hierdie tegniese goed gebeur. Ons is nie daar dat PW gaan na jou toe kan ry nie. Ons kyk wat ons aan ons kant kan doen. Intussen doen jy dieselfde, kyk wat jy daar kan uitsorteer en dan vat ons dit van daar af. En toe begin die drama. En as ek nou sê drama, dan verwys ek na aanvalle na my kant toe en heeltyd kap na die bestuurspan en die bestuurspan wat nie agter hom staan nie en op 'n stadium was dit geïnsinieer dat ek jaloers is omdat sy program die beste program is en sulke tipe goed. Nou vir daai tipe twak het ek nie tyd nie. Want as jy weer eens, as jy deel is van hierdie liggaam en jy is die neus, wees die neus. Verstaan jy? Moenie nou hierdie hele liggaam kom probeer wees nie. Jy weet, ek het nooit drama onder my omroepers gehad nie. Hoe meer Gerard betrokke geraak het by hierdie goed, hoe meer drama het daar begin kom. En ek is baie oop en eerlik vanmiddag, want soos jy glo ek aan die waarheid. En ek sê my waarheid vanmiddag. En dit is wat gebeur het. Jy weet, en al hoe meer skeeftrek en al hoe meer issues met die bestuurspan. En wat my ontstel het is, in enige maatskappy is daar 'n hiërargie. Louis, die dag toe jy my aanstel, die dag toe jy my direkteur maak van die Waarheid Radio, het jy in my geglo genoeg om te sê, Letitia, dryf hierdie ding. Ek is daar, ek ondersteun jou. As jy iets nodig het, maak kontak, praat met my, maar ek het vertroue in jou om hierdie ding te bestuur. Maar Gerard wil nie daai hiërargie volg nie. Jy sien, hy het 'n persoonlike probleem half met my begin ontwikkel en toe begin hy nou na jou toe hardloop met boodskappe en hy begin al hoe minder met my en Lumay en die bestuurspan kommunikeer want ons is die probleem. Jy verstaan? En dan weer eens vra ek myself die vraag, maar wat probeer jy doen? Want as jy wil vrede maak, as jy kom en sê, luister ouens, hier is ernstige probleme wat ons moet uitsorteer, dan gaan jy mos nie na Louis toe hardloop nie, jy gaan eers met my kom praat. Verstaan, jy gaan eers met die bestuurspan kom praat en ek wil die probleme wat hy gelig het, weer eens is baie ongeldige goed gewees. Op 'n stadium die verskillende omroepers begin aanval en ons het nou 'n kliek onder mekaar omdat hy in China is en jy weet sulke tipe dinge is wat vorendag gekom het. En ek kan nou net soveel van daai, ek wil dit selfbejammering noem, vat voor ek sê, okay, weet jy wat, nou moet ek 'n call maak want nou begin dit die kwaliteit van dit wat ek oordroom en dit wat ons as 'n span, as 'n liggaam, as 'n geheel hier opbou, begin dit nou beïnvloed. En toe het ek vir hom 'n mooi boodskap gestuur. Dit was 'n dag of 2 nadat die rekenaar gebreek het. En ek wil sê, weet jy Gerard, ek besef jy's ver. Ek besef jy het miskien uitdagings en tegnologies, jy weet met harde ware, sagte ware. Ons kan jou dalk nie ondersteun soos wat jy op hierdie stadium geondersteun wil word nie. En dit was my boodskap, en ek het gesê, ek dink vir nou moet ons jou program sny, en ons kyk later, as jy in Suid-Afrika miskien kom, ek weet nie of jy nou nog wil trek hiernatoe, wil jy in China bly, maar ons kyk waantoe vat hierdie ding ons, maar vir nou is dit baie duidelik dat hierdie ding nie werk nie. En dit is toe dat dit begin, jy weet, dat daar hierdie verskriklike lives gemaak word oor wat regtig hier gebeur het, en al hierdie goed, en dan kyk ek na hierdie goed en ek dink, maar dit is nie die waarheid nie. Jy weet, en soveel keer nou my persoonlikheid is, ek wil op Facebook spring en ek wil die mense vertel. Jy weet, ek wil sê, maar dit is nie die regte storie nie, en dis nou waar my man inkom, wat absoluut die kalm in my storm is. My man wat my sê, liefie, en hy vat my hand en hy sê, hierdie ding, jy gaan sien, gaan homself uitsorteer. En jy weet, ek besef, dan maak ek dit weer 'n gebedsaak. Dan sê ek, Here, jy moet my nou lei. Jy moet my nou help, want nou hier waar ek nou sit en waar ek nou staan, en ek is seker jy kan dieselfde ding sê baie keer, Louis, oor waar ons onsself bevind, het ons nie die antwoorde nie. Maar dan kom ons en ons sê, Here, help, gee wysheid, gee leiding, wys vir ons wat om te doen. En ek het vrede in my hart gehad dat Gerard op hierdie stadium moet gaan. Ek het, weet jy, iemand vra my, ja, maar sy luistertalle was so verskriklik goed, en ja, dit was goed. Maar ek sal nie, en ek wil hierdie publiek maak, ek sal nie ten koste van 'n droom toelaat dat enige iemand, ongeag hoeveel volgelinge jy het, ongeag hoe belangrik jy dink jy is, hierdie ding kom afbreek wat ons opgebou het nie. Want wat hier aan die gang is absoluut goddelik. Om 'n radiostasie aanlyn te kan kry waar hy nou is, in 2 jaar se tyd, is goddelik. En daarom weet ek dat die Here in beheer bly, maak nie saak hoe moeilik dinge raak en mag wees nie. So ek het dit baie mooi hanteer, jy weet, mense het my ook gevra vir note, baie mense luisteraars het my boodskappe gestuur en gebel en gesê, hoorie, hoekom is Gerard weg?
En ek het net selfs na die live bly sê, weet jy wat, ons kan hom nie ondersteun soos wat hy op hierdie stadium nodig het om geondersteun te word nie, en that was the end of it. Ek het hom by niemand sleg gepraat nie, by niemand sleg gemaak nie, want ek glo steeds, hy's 'n goeie mens, en ek kan absoluut as individu die son oor my medemens sien skyn. Maar wat vir my baie hartseer was, is die laaste bietjie wat uitgekom het, en ek weet nie of jy daaroor wil praat nie, maar die laaste was nou 'n voice note wat op vyandgroepe die ronde begin doen het, waar hy blaatant weer eens sê, jy weet, insinueer, ek is nou vreeslik jaloers en hy het die beste program op die radio, en ons is net geïntimideer basies deur hom, jy weet, dis hoekom ons hom nou nie daar wil hê nie, en die tipe goed, en hy en die direkteur het koppe gestamp. Maar wat vir my interessant was, is daar's 'n sekere lingo wat hierdie vyande altyd met mekaar praat. En dit begin gewoonlik iets in die lyn van, jy moet die nuutste nuus hoor. Jy moet hoor wat nou weer daar aangaan. Dit begin so. En weet jy wat, daai voice note het presies so begin. Hy het presies so begin. Ek onthou, die berig het uitgekom, wanneer was dit? Was dit Vrydag aand, dink ek. Maar ek lê wakker, jy sal gesien het, ek het dit goed aangestuur vir jou ook. Ek was wakker, ek kon nie slaap nie, want my hart het fisies gepyn oor die verraad wat mense aan mekaar doen. My hart pyn fisies. Jy weet, jy kan dit nie vir mense verduidelik. Daar's 'n verskil tussen ek is hartseer en my hart is letterlik seer. My hart pyn vir ons mense, omdat ons Afrikaners, ons boere, noem ons wat jy wil, nog nooit kon saam staan nie. En hier is nou weer 'n bewys van egos wat in die pad kom van 'n droom. Jy weet, en ek leef wakker en ek luister hierdie storie. Ek stuur toe vir hom ook die berig. Ek sê, luister Gerard, weet jy of jy gesien het nie, die berig is uit, ons het mos nou geweet hierdie berig gaan kom, lees hom gerus. En daai volgende oggend, toe kry ek nou hierdie ding wat op vyandgroepe, ek gaan deur die Afrikanersblad, nou ek is nie op enige van die vyandgroepe nie, maar ek besef toe nou toe ek daardeur gaan, ek het nog nooit die Afrikanersblad gelief nie, hulle gaan my seker maar blokkie na, dit sal wonderlik wees, want dan kan ek nie hulle negatiewe goed sien nie, maar nietemin, toe sien ek, maar hier's 'n voice note wat iets sê van Gerard, daar's 'n audio, en ek speel dit, en dit voel of iemand 'n dolk in my hart steek. Toe ek besef hoe ek vir hierdie ou opgestaan het in die laaste paar dae, nadat ek werklik glo hy het verkeerd opgetree, dat hy so iets sal gaan doen, en dat hy met vyande in verbinding tree. En dit bring my by die vraag, wat was sy doel hier van die begin af? Jy weet, dit is sleg om mense te betwyfel, Louis, jy sit elke dag met dit, waar jy mense om jou moet bevraagteken en betwyfel, en nie weet, ja, jy sê jy staan agter my, but when push comes to shove, waar is jy? Waar is jy mens? Waar is jy boer? Waar is jy Afrikaner? Dis maklik om die narratief te volg wat die media vir ons gee. Dis maklik om nou maar net na iemand se live te luister en net sy kant van die storie te hoor. Jy weet? Maar dis die realiteit waarmee ons sit. Hierdie voel vir my werklik net soos nog 'n vyand wat homself ingewurm het hier by die radio, almal mal gemaak het oor hom en doeteenvoudig nou uitgaan en vir ons skade maak. Dis werklik hoe dit vir my voel. Ek wil gou iets met jou deel en ook met die mense wat hier kyk. Daar is, miskien sal jy onthou, ons het nou vlee hierso wat vir ons so pla, ek weet nie, dit is seker nou die bamboes of wat ook al wat nou hierso in die see is, wat nou alles trek. En ek moet sê, dit is nog wel 'n bietjie irriterend. As daar nou een ding is wat ek nie van hou nie, is dit honger op koffie. Ek ken ons daai lui soort, wat hy kom lê, en jy kan hy's net te vinnig dat jy hom kan vang, en net te stadig dat jy hom kan ignoreer. So, ons pers net daarmee so op die oomblik. Okay. En ek is baie bewus van dit, dit is hoe die mense gaan vir my lag, maar dit is hoe die duisternis werk. As dit nie die sein is nie, is dit vlee. As dit nie vlee is nie, is dit mense. As dit nie mense is so. Okay. Alright. Ek wil daai belangrike ding vir julle deurgee. Die trap waarin Gerard geval het, is die volgende. Johan Smit, wat die admin of die leier is van die Teen Liebenberg, is 'n 3 groep. Voor hom was daar daai ou van, en ek vergeet, almekaar sy naam, omdat 'n moeilike naam is, die ou van Gordons Bay. Miskien Desi, jy is my memory, dan kan jy vir my sê, die ou wat ek by die lughawe gekry het. Okay. Ja, Johan Smit
Sonette Tooi. Dit is pionne vir die liquidateur. Okay. Dis nie eers werklike persona nie. Okay. Hulle doen hulle self voor in liggaam, ja. Maar die missie is baie duidelik vernietig wat ons bou. En die trap waarin Gerard geval het en waarin baie val. Ek kan nog name noem wie op die oomblik daarvoor val. Die Morney, Bronkhorst tipe personas. Johan Smit is 'n makelaar. Sy motief is eintlik om volgelinge te kry om sy produkte te koop. En dit kry jy baie. Jy kry dit op ons groep van die begin af. Kry jy ouens wat Bitcoin wil kom afsmeer of een of ander produk. Die rede hoekom hy hier is, omdat hy weet daar's 'n klomp mense wat inkoop en wat ons bied. Okay. Nou dis een ding om net 'n sosiale blad te hê. Om net te sit nonsens praat so Sloot de Villiers daar van Holland en so aan. Ouens wat net sommer net praat. Jan Oosthuizen is net op. Hy soek net volgelinge en daarom sê hy wat mense wil hoor. Dis baie maklik om sulke volgelinge te kry. Maar wanneer jy vir iemand sê, kom en sit R1000 in 'n pakkie en koop diamante. Dis 'n sekere tipe mens wat jou dan join. Ja. Dis nie sommer enige. Dis 'n ou wat werklik op soek is na 'n oplossing vir sy lewe, maar daar is ook 'n ander kant. En dit is die opportuniste. En daarom het ons duisende mense wat R200 ingesit het. En onder andere het Johan Smit R800 in hierdie maatskappy. Dit is sy totale blootstelling en hy het R550 teruggekry. Daar's R350 uitstaande. Okay, en dit bring my by hierdie punt. Wat is die prys wat jy betaal om, ja, sê hard by die? Stian van Wyks. Ja, Stian van Wyks. Nee, dis iets anders, ja. Ja, sê van is iets anders. Lodewyks, zoiets. Goed. Hy het daai groep begin. Of hy was vroeër die admin van die groep. Ja, dis nou een man, hier is nog 'n hele klomp. Desi wys vir my sy een vlieg nou sy gat laat sien. 'n ander een het sy sopas sy knaters verwyder met 'n karate chop. En ek sien hy gaan nie weer kinders baar. Goed. Letitia en Gerard, is sy nog daar? Ek kan nou nie sien. Gerard het geval vir dit. En hoekom ek hierdie ding nou noem ook, is baie van ons mense het die volgende benadering. Kom ons gaan hoor wat vyande sê. Kom ons gaan sit, Louis, ek gaan vir jou op die vyand, op die teen-Liebenberg groep sit, en dan gaan ek vir jou sê wat hulle beplan. Ja. En jy weet, Letitia, hoe fight ek teen hierdie ding vir maande, inteendeel 'n paar jaar. My benadering is eenvoudig. Ek hoef nie te weet wat die Satan doen. Ek hoef nie die Satan te ken. Ek hoef nie drugs te gebruik. Ek hoef nie pornografie te kyk. Ek hoef nie deel te neem in die kring van die spotters om te verstaan wat hulle doen. Ja. Want ek weet wat God in my hart geplaas het rondom Namakoland, rondom die myne, rondom die boervolk van Suid-Afrika. Ek het nie nodig om te gaan kers opsteek. Jene, ou Devin is amper doodgeslaan nou hierso. Desi het hy word aan 'n geval hoor. En die vlieg nog steeds. Ai, julle. Ek moet meer dood as die vlieg. En weet jy, daar's personeel, daar's leierskap in ons kantoor wat nou nog nie hierdie konsep kan snap nie. En dit diskwalifiseer hulle vir hierdie wesies. Ek wil herhaal. Nie weer herhaal nie, want dit is kontaminasie. Ek wil herhaal. Indien jy dit nodig vind om heeltyd te kyk wat die vyand doen, kan jy nooit hoor wat God vir jou wil doen nie. Presies. Want jou brein
is ingestel op 'n plan wat jy nie het nie. En jou brein kan nie humor vat nie. Julle wat nou hier luister vir my. Jou brein het nie humor nie. Hy snap nie. Hy vat dood eenvoudig wat gebeur deur middel van jou 5 sintuie word in jou siel gedeponeer. Dit bepaal jou emosies en dit bepaal jou wil, dit bepaal die rigting wat jy inslaan. En om hierdie ding tuis te kry by mense is ek het opgegee, want ek weet dis net 'n werk van die Heilige Gees wat dit kan doen. En daarom, ek is jeesbeklei. Kom ek gee vir jou voorbeelde. Ek het vir Hannes Baardmors dag 1 gesê, toe hy begin bestuur, kry vir ons 'n oordentlike boekhouer. Kry vir ons 'n oordentlike boekhouer. En toe stel Hannes 5 ander mense aan, en elke keer was dit nie boekhouers nie. En ek het altyd gewonder, jy weet, jou brein maak na 'n somersault. Want as jy so duidelik vir iemand 'n opdrag gee, kry 'n boekhouer, en hulle stel 'n human resources persoon aan. Ja, nee. En een van die ander pelle word aangestel. Waarmee is hulle besig? Ja. Waarmee is hulle besig? En uiteindelik, wanneer ons die hele wedloop voleindig het, dan sien ons waarmee hulle besig was. Hulle was besig om hulle self te verryk, 'n huis te koop vir 2,2 miljoen kontant, sonder om ons te sê, sonder om ons in te lig. En slaaks genoeg, dis nie ouens wat deur die likwidateurs aangeval word op die oomblik nie. Ja. Inteendeel, hulle goed word nie gevat nie. Dan moet jy jouself die vraag afvra. So dis hulle wat ten bloede toe weerstand bied. Dis hulle wat verstaan wat God se hart is. God se oë deurkruis die hele wêreld en sy hart is onverrig, sy oë is onverrig. Hy is onverdeeld gerig op die wat hom wil behaag. Ja. En dis die skeiding wat in plaas vind. Ek het vanoggend, en ek praat baie oop vandag met julle. Ek praat geweldig oop. Ek het vanoggend 'n gesprek en ek het so 2 maande gelede dieselfde deurgegaan met Bux. En Bux is my tel, maar hy moet dit maar op die ken vat, soos wat 'n man dit moet vat. Ons het 'n boerewestie. Dis 'n stuk masjinerie wat ons my fantasties gaan laat klop. Meer diamante uithaal. Die hoeveelheid grys wat ons per uur kan hanteer is net 10 maal meer as wat ons op die oomblik kan hanteer. En ek sê vir Bux, gaan bære daai masjien vir ons baie veilig. En jy moet weet, wanneer ou hierdie goed beplan, en ek weet nou Mike Bolhuis gaan nou mal hierso met sy boffelkoppie hop nou op en af daar waar hy sit. Okay. Want die bewering is dat ek goed wegsteek van die likwidateurs. Nee, uiteindelik sal julle sien, ek het goed beskerm. Ja. Ek het goed met my lewe beskerm, omdat ek weet wat God wil regkry hier. Die minerale moet in die hande van gewone mense kom. Hoe gaan ons dit doen? Deur met stadige masjinerie te bly werk, met ou masjinerie te bly sit. Die belang daarvan om te luister wanneer die Heilige Gees praat. En daarom sê ek baie keer vir die mense, is jou verhouding met die Here in plek? En dan is dit mos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Letitia, weet jy wat sien ek in jou? Weet jy wat sien ek in BW? Julle vasberadenheid, julle het ook al deurgegaan dat mense in julle huis kom opbreek en jy daar gestaan terwyl jy jou Bybel vat by die waarheid en die sepies en weet nie wat nog alles nie. Maar wat ek in julle sien, is julle het gesnap. Julle het wragtig gesnap. En al het jy aan die begin gedink, ja, Louis se drol. Hy is sommer net moeilik. Het jy uiteindelik, het jy regtig 'n pad geloop met die Here, en dit is wat vir my sigbaar is. Ja. Ek het nou die speech oorgeneem. Ek gaan gou vir jou tyd gee om eers net 'n repliek te lewer voordat ek verder aangaan met my monoloog, sorry. Nee, ek geniet dit om te luister en ek dink dis so waar wat jy sê. Dit kom terug by, het jy 'n hart vir dit wat jy doen? As jy sê jy het 'n hart vir mense, dan maak die ander goed nie saak nie. Ek het hoeveel keer gesê, so illegal soos wat dit is, as hulle my huise goed kom leegdra, dan sal die Here vir my beter gee, want die Here is die kaptein van hierdie skip. Verstaan jy? En ek dink dit is daai ding wat mense nie kop nie. Dis so 'n belangrike konsep in die lewe. Is dat materialistiese goed, en ek moet vir jou sê, Louis, ek is regtig nie 'n materialistiese girl nie. Ek is nie.
Ek worry nie, ek sal in 'n enige karretjie ry. My man is nogal 'n snob as dit by daai goed kom. Kyk, ek gaan dit nou sê en ek weet hy lê nou heel waarskynlik in die bad en luister vir my, maar PW wil name brand klere dra en PW en dis great, verstaan jy? Maar ek worry nie oor sulke goed nie. Ek sê kom haal dan nou die TV as jy wil. Want weet jy wat, dit is nie waaroor hierdie saak gaan nie. Dit maak nie die geveg wat ons veg maklik nie. Hoor my, en ek wil hê die mense moet dit verstaan, want mense luister hierna en dink hulle, o, ag nee man, maar dit is mos nou maklik vir julle. Nee, dit is 'n shit show wat aan die gang is hierso. Dis absoluut 'n shit show en ons veg teen magte wat hulle magte totaal en al oorskry. Want dit is die duiwel, jy sê dit soveel keer, dis die duiwel self in operasie hierso. Dit is so. Ek kan mos nou sien man, toe ek en Daisy nou daar by die 418 is, jy weet, ek gaan sit daar dag na dag, ondervra hulle my nie, hulle ondervra, uiteindelik het hulle vir arme Daisy daar beet, en sy staan, want sy weet wat sy weet, jy verstaan, en dit maak hierdie ouens baie kwaad, dit maak hulle baie kwaad as hulle op 'n plek kom waar hulle dink, nou het ek jou, nou gaan ek jou intimideer, en hulle kry dit nie reg nie. En ek dink dit is waar baie mense vou en ek gaan niemand uitlig nie. Ek verstaan almal stap hulle eie pad. En ek verstaan dat as jy vir 'n seisoen hier moes wees en nou nie meer hier moet wees nie, dan is dit hoe die Here dit beplan het. Maar op die ou einde van die dag, my niggie, daai selfe niggie wat vir my vra, is ek okay en is dit die moeite werd? Sê vir my, ek het nou nie testicles nie, maar ek het chesticles, noem sy dit. Sy sê want sy weet nie of sy hierdie ding so sou kon fight nie, verstaan? En dan sê ek, en dis presies wat jy nou gesê het, dis mens, die Here sit jou op 'n plek waar hy weet dat hy weet. Al kan jy dit nie uit jou eie krag uit doen nie, gaan jy hom vertrou om dit in sy eie krag vir jou te maak werk. En dit is net absoluut hoe ek hierdie hele ding sien. Ek bedoel, hoe het jy nou al gesien die kindertjies in Namakwaland? Hoe stap jy op daai myn grond wat heilige grond is en ek kry hoendervleis elke keer wat ek oor Namakwaland praat en dit maak my bewoe as ek praat oor goed soos die camp projek wat ons gesien het van niks afkom nie, wat gegroei het waar mense kos vanaand nou vir haar kindertjie op die tafel kan sit. Nou vra ek jou met trane in my oë, hoe beleef hierdie mense, hoe beleef personeel hierdie goed en dan stap hulle weg van iets so goddelik soos dit? Weet jy hoekom? Louis, ek weet reg, ek weet nie en ek weet nie. I must go another lap around. Pa het hierdie konsep my geleer as 'n laaitjie. Ek sit nou so 100 tree van waar my pa my hierdie goed geleer het. En hy het vir my gesê, in daai sitkamer van die Port Museum, het hy vir my gesê, Penny, as jy nie nou gaan luister vir my nie, wat ek vir jou probeer sê, rondom byvoorbeeld gesag en hierdie en daai en prioriteite en so nie, het hy vir my gesê, you're gonna walk another lap around. Sure. Weet jy, ek praat vanoggend met Ronel en ek probeer haar beskerm, want ek weet die likwidateurs gaan nou na huis toe en hulle gaan alles ransack. En ek probeer haar voorberei en ek probeer vir haar sê, luister hierdie breinspoeling van ons moet alles verloor. En ons moet maar net prys gee. Jy moet oorkom, jy gaan dit moet oorkom, want die feit is ons is hier besig met God se werk. God se werk is ons nou hiermee besig. En as jy nie nou gaan staan nie, en uiteindelik hoor ek dat dit al haar goed gevat en sy het vir hulle alles vertel van waar haar kar is en waar haar goed is. En ek sit hier so en ek dink, wow. Ek staan by die huis en ek keer hulle om karre en goed te vat. Ek doen dit met die gesag van die Heilige Gees agter my. En mense kan nie, en hulle kom met artikel 19, en ek wil nou gou met mense praat hierso, en ekskuus Letitia, as jy moet afgaan, dan kan jy afgaan, ook as 'n baie lang praat, en jy kan later weer opkom. Ek wil praat met julle oor die artikel 19 en artikel 69 van die insolventiewet wat gebruik word vir mense. En vandag sinne was artikel 19. Na artikel 19 kan jy instap, jy kan by 'n huis instap waar jy vermoed goud, diamante, elektronika, wat ook al is, soos wat hulle nou op hulle dagvaarding of hulle bevel sit, hulle lieg heel eerstens vir die landros. En nou is dit baie maklik om te lieg vir die landros, want die landros is deel van hierdie gemors.
En dit het ons nou met Walter gesien. So die landdros is judge, jury en aangeklaagde alles in een. En mense sê vir my sê, Louis, jy vat dan verskriklike kanse om te praat oor hierdie goed so in openheid. Man, luister hierson. As jy 'n banghaar op my kop gaan kry, een, dan gee ek vir jou alles wat ek het en nog. Daar is nie een banghaar, miskien moet ek baie man hare oor. Maar hier is die ding. As jy staan, dan staan jy en jy weet, artikel 19 laat hulle net dit toe. Wat sê hulle vir Ronel? Ons gaan vir jou toesluit. Hulle gebruik dieselfde ding as hulle met Walter gebruik het. Hulle gebruik vrees. Wat is die eerste ding wat ek vir mense in groepe sê? Moenie vrees nie. Wat is die eerste ding wat die Here, wanneer hy aan sy mense verskyn, vir mense sê? Deur sy engele, moenie vrees nie. Kyk, ek is met jou. So, if you don't listen, you're going to walk another lap around. Ek wil praat oor die afbreek van dekorateurs. Ek praat nie nou met jou nie, Letitia, ek praat nou met almal. As die Afrikaner, as die boer, nou nog nie geleer het, wat hierdie likwidasie wetgewing van 1937 aan mense doen het, 73. dan gaan hulle nooit. 1937 wetgewing. As hulle nou nog nie weet dat daai argaïese stuk wetgewing is geskep vir die elite om die ander mense terug te hou nie, dan weet ek werklik nie wat julle weet. Ek gee dan op. Ek gee dan op. Die bewyse is een na die ander groep wat probeer saam staan en 'n spesifieke doel bereik, is hoeveel keer bewys ek paint dit in absolute duidelikheid vir 4 jaar vir julle. En elke keer val mense vir dieselfde joke. En weet jy wat uiteindelik gebeur is, in hierdie volgende uit waarvan jy nou net gepraat het, kom hulle en hulle praat glad nie oor Tarimex, die maatskappy wat gelikodeer is nie. En weer eens weet ons maar, hulle daai likodasie reg gekry deur dit op 'n verkeerde plek af te lewer. En van toe af is ons op ons agtervoet. En van daar af is dit die leen op leen van Tarimex is alles en die myn is alles en hierdie en daai wat jy het en jou toothpick en jou Bybel en alles wat jy nog ooit bymekaar gemaak het, soos wat hulle met Desi gemaak het. En nog steeds leer ons mense. Nou wil ek vir ons mense sê, julle gaan in 'n volwan uit en 'n volwan 7, dis 2 gedeeltes van dieselfde wetgewing as julle wonder. Van die insolventiewet. As julle by daai ondervraging gaan kom en daar is nou al mense daardeur. En jy sê vir die landdros wat ook in beheer is van die ondervraging. Dis klaar korrup. Net dit wat ek nou gesê het is korrup. Met ander woorde, jy het 'n landdros wat jou in die tronk kan gooi, wat die voorsitter is van die ondervraging, en wanneer sy nie van jou hou nie, dan gooi sy jou in die tronk en sê dat jy nie uitkom nie. Dis wat met Walter gebeur het. Dis wat gebeur het. Maar wat het Walter gedoen van tevore? Hy het almekaar in die kamp van die vyande gaan speel. Hy was die ou wat met Tanya kontak gehad het. Hy is die ou wat heeltyd daai kant gaan. Nou as jou prokureur, as jou maatjie, as die een wat naby aan jou is, nie eers die beginsels verstaan nie, hoe gaan enige iemand, 'n gewone mens, dit verstaan, as jy self nie eers verstaan hoe om jou drome te beskerm nie? En volgens 7 volgens uit is besig om af te speel, en hoekom dink julle wil hulle my nooit daai nie? Ek het al 4 keer ingebreek, die laaste keer was ek saam met Devin in Petrus, en ek storm maar in 'n hardloop die landdros en die kommissaris, wat die kommissaris is weg. Hoekom? Hulle weet in my sit daai waarheid. Hulle weet in my sit. En dis hoekom hulle nooit toeslaan waar ek is nie. En toe hulle nou die aand toeslaan, toe staan ek. En ek sê, jy vat nie aan daai kar nie, jy is my vrou se kar. Jy doen nie daai nie, jy doen. En wat, hulle moes dryfster, na 2 of 3 ure daar wegloop. Daar selfs kontant, R80,000 wat daar is. Hulle kan dit nie vat nie, want jy werk met die autoriteit van God in jou. Die Here is besig om in hierdie tyd vir ons autoriteit te leer. En as jy gaan kuif, en as jy gaan ingee, en jy gaan doodeenvoudig al jou drome weggooi, dan uiteindelik lê jy op die grond en jy het niks. En ek sê dit vir ons personeel, ek het nou so 'n gesprek met Nikkie gehad.
Want ek het vir haar gevra om vir Ronel te gaan beskerm. En wat sê hulle? Nee, hulle het nie gevoel in hulle hart, dit is maar reg dat hulle die karre en die goed vir die mense sê. En nou vra ek nou vir daai mense eendag, wanneer ek nou ophou beklei het vir julle, wanneer ek nou moeg is en ek gaan nou nie meer beklei vir julle nie, wie gaan dan vir julle beklei? Wie gaan vir hierdie JV Paters beklei as ek ophou? Wie gaan vir julle beklei? Julle gaan by, en wat sê Mike Drolhuis? Wat sê daai doos? Wat sê hy deesdae? Sorry, maar nou moet julle dit maar vat van Louis Liebenberg. Wat sê so 'n gemors Afrikaner? Wat sê hy? Hy sê, Louis, jy oortree die wet deur goed weg te steek vir liquidateurs. Ek is sy kliënt. Ek is Mike Drolhuis se kliënt. Hy sit met 3.8 miljoen van my geld wat hy gebruik het, wat hy niks voordoen nie. En hy opereer teen my, want hy wil op TV kom. Hy wil op TV wees. Hy wil die eer hê. En hy vertel vir my dat ek moet nie goed vir liquidateurs wegsteek nie. Terwyl hy voor sy kok en siel weet, dis nie tariefies. Hy weet dit. Wie weet dit beter as Mike Drolhuis? Jy weet presies wat jy weet. Mike Drolhuis, meer is dit. Dis die poepel wat saam met Hein ons goed kom steel het. Wat 'n medepligtige is. In diefstal. Maar jy lei die volk aan hulle lese rond. Ek weet, jy is nou net audience hier so, Letitia. Dis daai heilige woede wat my laat praat soos ek praat. En ek weet natuurlik die Afrikaners gaan nou net op een hoor. Hulle gaan op Sanlam se tekentjie vashak en daar gaan hulle sit. Want Louis het nou iets verkeerd gesê. As die heilige woede nie oor julle kom, meneer JV Vennote, teenoor die verwoesting wat gesaai word, waar groepe mense iets probeer doen. Jy as individu gaan nooit 'n myn besit nie. Ek sê jou dit nou. Jy as individu gaan nie die bestel in Suid-Afrika verander nie. Jy gaan dit moet doen deur hande te vat met 'n klomp mense. Die formule wat God vir my gegee het is die regte formule. Hoe dink julle kon ek 50.000 mense bymekaar kry om geld bymekaar te gooi en te sê, nou doen ons dit. Sommer omdat ek net met 'n plannetjie gekom het oornag en daar gaan hy. Nee mense, al wat gebeur is, langs die pad het julle moeg geword, het julle mat geword. En uiteindelik moet ons weer kapituleer na 1888 toe, na die Anglo-Boereoorlog toe waar Engelse kapitaliste kom en sê, luister, julle kan nie Kimberley se diamantvelde werk nie, julle kan nie Egoli die goudvelde werk in Johannesburg nie. Men kan dit nie sterk genoeg stel dat ek is afhanklik dat almal sterk staan. Ek is afhanklik dat daar nog Letitia's is wat gaan staan, maak nie saak wat nie. En nou gaan mense vir my seker sê, nou maar, okay Louis, nou, jy weet, Ronel was 5 jaar saam met jou, en jy beskerm haar, en jy doen alles, en jy probeer, maar as iemand nie luister, ek het die aand voor in Bucks, ingaan in sy 417 phone uit, het ek van opleiding gegee, om gesê, luister hierso, hierdie mense gaan vir jou boei. Die volgende oggend toe ek aankom, net te laat, toe het hy vir hulle vertel, waar is die boerebestiek, hulle moet so gaan, hulle moet so maak, hulle moet dit doen, presies dieselfde wat Ronel vandag gedoen het. Nou hierdie is 'n baie reguit gesprek, en miskien is julle, want die volgende van julle vir my sê, maar ons is dan baie lief vir Ronel, natuurlijk, ek ook. Maar as ons gaan val weer vir wat die boere 150 jaar gelede voorgeval het, vir die triek van die Engelse, vir die triek om ons te beroof van God se seën, dan wil ek vir julle sê, you're gonna go another lap around. Daar gaan weer 'n Harry Oppenheimer wees. Daar gaan net die volgende Harry Oppenheimer. Daar gaan net die volgende Rupert wees. Daar gaan net die volgende, en hulle manipuleer ons in ons mind. En daarom het ek gesê, gewone mense is te gewoon, Letitia. Ek het gesê, gewone mense is te gewoon. En dis my hartseer. Dis my stryd. En wil jy inkom hierso, of
Moet ek net aangaan op my balligheid? Jy's op 'n rol, Louis, ek geniet dit. Gaan jy net aan. Ek is rustig hier. Ek wil amper pleitend voor julle staan vandag, JD Partners. Die storie was aanvanklik gewees, Louis pleeg diefstal, bedrog, hy pleeg terrorisme toe vir Eureka help. Hy ran 'n Ponzi skema en hy's besig met 'n piramide skema. Ek weet nie hoe kan jy al daai goed saam doen, maar okay. En ons gaan deur hel vir 13 maande om te wag van die uitslag van die NPA saak, waar daai beweringe gemaak is. 3700 bladsye, ure en maande van werk. 13 maande wag ons vir die uitslag van regter Makosi. En sy sê, die staat het nie hulle saak bewys rondom die piramide skema nie. Maar dan kom iemand soos Mike Bolhuis, wat ek herhaal, ek is sy kliënt. Ek het hom geld gegee. Hy bel my aan die einde van die maand. Ek moet vir julle sê, met daai voice notes waar hy pleit vir geld, waar hy nie sy mense kan betaal. Dan kom hy en hy sê vir julle, ek bedryf 'n piramide skema. Wat het hom so skielik onder daai oortuiging geplaas? Weet julle wat hom onder daai oortuiging geplaas? Dieselfde rede hoekom almal tot dusver teen ons gedraai het. Want hy kan wen. Hy sien, o jene, ek kan toeslaan en ek kan 'n klomp geld maak. En as ek nou van myself 'n hero maak hierso en ek kry hierdie besigheid onder, dan gaan baie meer mense na my toe hardloop dat ek my huur aan die einde van die maand kan betaal. Dis presies wat hier aangaan. Dit gaan net oor geld. En dis presies wat jy aan die begin gesê het, Letitia. As dit oor geld alleen gaan, het ons groot probleme. En dis hoekom ek baie keer gesê het, okay, mou nou oor jou pakkies. Jy weet voor jou siel, die NPA het geappeleer en hulle hou daai geld vas van 5 Maart 2021. Dis 3,5 jaar later. Jy weet, en intussen appeleer en hulle 70 miljoen uit regskostes en Walter Vou en Bux Vou en Brunel Vou en Mense Vou en Hannes Vou en Christel Vou. Hoekom staan ek? Want ek weet wie agter my is. Hier by my kop is die enkels van die engele van God. Hier sien ek die enkels en ek sien die knieë daar by 3 verdiepings hoog en ek sien die kop daar by 10 verdiepings hoog. Dit is wie my beskerm. Dit is wat sy vlerke om my hou. My frustrasie is, ek kyk vanuit hierdie perspektief na mense hoe hulle vou op die slagveld. Dit is soos 'n pa en 'n ma wat sien hoe hulle kind verdrink en hulle kan nie by my kom. Een van die drome wat ek gehad het toe ek klein was, is ek vlieg die hele tyd by die ruit uit van my pa se kar. En dan kom ek terug, dan probeer ek my ma, my pa en my broers oortuig, dit is ek. Dan dink hulle iemand anders is ek en hulle wil my nie herken. Ek ervaar dieselfde magteloosheid op die oomblik terwyl mense stukkend geslaan word deur 'n stuk wetgewing wat net bedoel is om mense te verdeel en mense te breek. En uiteindelik, as julle dan nou, julle JD Partners ook by die 417 voor en uit alles gaan volunteer en sorry, hier's my state en hier's wat ek gekry het en julle staan saam en julle wil hê dat hierdie ding as 'n Ponzi skema verklaar word ten spyte van myne, ten spyte van diamante, ten spyte van alles wat ons doen, ten spyte van pakkies en diamante wat julle op tafel sien in goud en silwer. As julle uiteindelik daar gaan staan en julle wil ook hê dat hierdie ding moet ondergaan, dan uiteindelik moet julle nie by my kom kla wanneer hulle julle karre en julle huise vat nie. Daar is een manier, en dis die geloofspad. Niemand in die geskiedenis van hierdie land het 144.000 hektaar myn onder sy beheer gekry.
Nie indien jy nie 'n Oppenheimer is. Niemand. Ons het dit gedoen saam. En elke projek, ek sê daai hawe wat daar is, wat De Beers nou oorgeneem het by Portnet, dit kon ons hawe gewees het. Dit kan nog steeds. Ons kan 'n nuwe hawe hier bou. Ons kan ons goed begin uitvoer hier, terwyl al die Portnet en al hierdie goed in mekaar sak, kan ons 'n hawe hierso in die Noord-Kaap bou, nê? Ons kan kibbutze bou, ons kan 'n plek bou wat veiligheid vir ons gee. Ons kan ons drome uitleef soos wat ek 4 jaar gelede met julle begin praat het, want as ons kon 50 miljoen rand 'n dag aankoop in diamante, dan kan ons 100 miljoen rand 'n dag aankoop in diamante. Dan kan ons al die myne besit, maar dit gaan van jou afhang of jy in geloof leef. Dan wil ek nou praat, ek wil praat met mense wat ongelowig geraak het langs die pad en wat gaan sit het by Johan Smit en by Tanya. Kan julle oë nie oopmaak? Is dit gods onmoontlik vir julle? Is dit regtig? Kom ons wees vir 'n oomblik ernstig. Wat het Tanya Venter vir julle gedoen? Kom man, antwoord my daai vraag. Wat het Tanya Venter vir julle gedoen? Wat het Johan Smit wat R800 hierin het vir julle gedoen? Wat het 10.000 vyande teen Liebenberg Groep vir julle gedoen? Fisies vir julle gedoen? Het dit 'n bord kos vir jou neergegee? Het dit vir jou geloof in jou hart gegee? Het dit vir jou visie gegee? Is jy ergens hier op pad? Maak jy 'n verskil? Dis hoekom ek graag vir jou hier wil hê, Letitia, want jy het die antwoord gesnap. En jy sien van baie wat daai antwoord gekry het. Partykeer voel dit vir my, ek praat en my stem, ek het vanoggend vir Desie gesê, nadat ek vir Ronel opleiding gegee het om dit te hanteer, en sy dit gaan sit, en hulle gaan haar toesluit, en sy begin het. My heerlikheid, wie is bang vir 'n tronk? Wie is bang om te gaan sit 'n paar nagte in selle? Wie is bang daarvoor? As Christen kandelare was in Nero se tyd, as Christene gebrand het vir God, waarvoor vrees jy? En daarom is baie interessant, dat ek sit nie in Port Nolloth, ek sê waar ek sit oorkant 'n polistasie en ek gaan mos gearresteer word. Nou hoekom kom julle nie? Wat is fout? Is daar 'n petrolkie, probleempie? Is daar 'n airtimepie wat jy nodig het, kaptein? En dan sê Mike, maar ek tart die polisie. Nee, ek tart niemand. Ek is besig om 'n pad te maak in die woestyn. Ja. Dis wat ek doen. Want ek sien môre. As jy gaan mooi kyk, Letitia ook, as jy gaan kyk wat het ek 4 jaar gelede oor gepraat, oor die jab, wat mense net gevat het, en hulle vrek nou soos vlee. Hulle vrek, binne 4 jaar, gaan meeste van die ouens wat die boosters en die goed gevat, gaan vrek. Dan vra ek jou, is dit wat ons wens vir ons mense? Is dit wat ons wens vir ons mense? En nou, wanneer ons dan nie kan staan in die toets wat nou ons kant toe kom, waarvoor gaan ons staan? Ek gaan gou toilet toe, dan praat jy so 'n bietjie met haar. Dan ek die vrouens bietjie hele perspektief ook gee op hierdie ding. Teen die tyd dat ek terugkom, dan kan ek ook nou lekker, nie so lekker sweet nie, net 'n bietjie ontspan. Want ek voel so sterk om ons mense te beskerm. Ek is 'n magtelose pa wat toe kyk hoe sy kinders geboelie word en sy kind wil nie die boelie op die skool onder die ken slaan. Dit is wat my is. Kyk. Wie gaan met my praat? Daisy Devin? Wie gaan met Daisy? Kyk net vir my. En jy met my praat? Dis ek en jy. Nee, hier is niemand om die tafel nie. Ek het vleet doodgeslaan. Hoe gaan dit? Die wind het ons vandag gewaai. Yes. Sorry, ek lyk so. Nee, gaan dit was goed, ons veg voort en julle? Nee, aan die gang, jy hoor mos. Ja. Daisy, ek dink iets wat die mense nogal baie vra, en ek sien dit op die kommentare en die goeters as die mense as ons so lives en goeters
is hoe hou jy dit? Jy wat so aan Louis se sy staan, jy weet, wil jy nie bietjie met ons gesels oor dit nie? Wil jy nie bietjie vir die vennote vertel? Ek bedoel, jou hart moet tog ook so in hierdie saak wees om te bly veg. Sien, my gesig is baie naby aan hierdie kamera. My arm is te kort. Gaan jy dit vir my kan vashou? Ja, dis 'n bietjie baie. Yes, ek sien my gesig is hier in die kamera. Ek sien net jou oë. Ja, dis beter. So ek dink vertel bietjie, sê bietjie vir die vennote, jy weet, nou van een vrou hart na 'n ander vrou se hart. Hoe hou jy dit? Hoe hou jy hierdie gevegte? Hoe voel dit vir jou om jou man so te sien? Ek kan nie die woord sluiting gebruik nie, maar net veg en ja, net voortveg en dan voel dinge soveel keer so onregverdig. Ek wil nie eintlik die vraag, hoe hou jy dit nie? Want ek het nie nodig om iets te hou nie. Ek leef met dit. Ek hoef niks uit te hou nie. Want ons weet ons staan nie in ons eie krag nie. Ja. Wat ons doen ons omdat ons weet waar ons dit doen. En ons weet ons doen dit verkeerd, alhoewel die hele wêreld weet dinge verkeerd. Wie is wie om wat te sê? Ek sien dit maar net as 'n opinie van 'n buitestander. Ja. Ek weet Louis is sterk in sy standpunt. Ek staan sterk in die droom. Dis dit. Ek kan niks anders as om langsom te beweeg nie. En as ek dit nie doen nie, dan is ons 'n swak skakel en ons kan dit nie toelaat. So, ek weet ons doen dit in opdrag. Dis 'n opdrag, dis nie 'n menslike ding nie. En die liefde oorwin alles. Ja, julle is En ons het geloof in ons harte, ons het geloof in ons harte en ons het 'n hoopvolle toekoms. Ja. Nie net vir onsself nie, maar vir almal wat ons pad kruis en met wie ons te doen het. Dis ongelukkig so dat mense afval en wegval. Maar dit is bloot omdat dit dinge soos twyfel. Dit is wat met Petrus gebeur het toe hy sy oë van Jesus afgehaal het. Hy het begin suik. Maar God se genade is ook soveel dat wanneer jy sien die storm raak rof en jy sê help, dan is die Here se hand daar om jou uit dit uit te vat. So ons is in hierdie wêreld, ons het voete van klei, maar ons moet elke dag van vooraf die wapenrusting aantrek. Ek sien iemand hierso het gesê, o nee, dit is my maat. My maat het my 'n boodskap gestuur op WhatsApp. Ek sê trek vanaand die volle wapenrusting aan. So eintlik so amazing, ek het nie geweet wat se medisyne om gisteraand vir Louis te gee, maar hy het gesê hy voel regtig net siek. En vanoggend het hy vir my gesê, hy voel asof hy een of ander koudskop of iets het, daar's iets, maar hy weet nie wat dit is nie, tot ons die oproep ontvang. Dit sê vir my, die ingesteldheid van ons leier, wat so sterk in die gees voel, wanneer daar fisiese aanvalle is, dat al wat ek vir myself kon sê is, "Sjoe, was ek maar net daar." Ek dink ek is daar vir hom omdat hy nie lekker voel nie en intussen is hy besig om 'n gebeure te voel. Geestelike stryd te voel, ja. En dit is amazing. En dis waarvoor ek bid. Want dan kan dit net 'n baie sterker ondersteuningsstruktuur wees as jy hoor. Absoluut. Dan sit ek met meneer Hofman hier voor my, sê dis met hom ook te praat. Ja, As jy sê, kom op my. kyk gou. So ek dink dat Tisha is die omroeper hier. So Tisha, jy kan maar gaan. My program is vanmiddag tussen 2 en 4, Devin. Ek nou klaar. Nee, ek dink ek wil so oomblik 'n wyle by jou stil staan. Ek wil terugkom by die Gerard ding, want dit is regtig iets wat vir my die laaste 24-48 uur nogal geskok het. Ek moet vir jou sê, en vir my 'n seer storie was. En baie mense het baie vrae. So ek weet nie of jy 'n bietjie wil uitbrei oor jou gevoel oor die hele situasie en hoe hierdie ding homself afgespeel het nou nie. Ja, dis vir my ook 'n hartseer ding. Ek het geweet met Gerard gepraat enigsins voor hierdie live hier. Waarvoor nou die aand. Ek dink ons sit in tye wat mense nie weet hoe om onsekerheid te hanteer nie. En ons voel baie keer al waar baie keer vir jou beloof jy het 'n span en ons mense om jou begin ouens vinnig alleen voel en hulle val vir enige iets wat goed het beloof het lyk vir hulle. En 'n sterk leier en 'n ou wat 'n visie vol van 'n ander leier val nie vir daai tipe goed nie.
Jy weet, dit is 'n moeilike ding, jy weet, en Letitia, loyaliteit is 'n lelike ding eintlik. Dit is baie mooi, jy weet, almal sê altyd nee, hulle soek loyaliteit. Jy sal veral as jy jong mense vra, of enige persoon vra wat soek jy in 'n verhouding, dan sal hulle vir jou sê hulle soek loyaliteit. Maar loyaliteit is 'n baie gevaarlike ding. Jy weet, as jy regtig waar loyaliteit aan iemand toewy, moet jy weet dat jou loyaliteit op 'n klomp grense uitgetoets kan word. En loyaliteit homself gaan jou uittoets wanneer jy op daai punt kom, jy weet. En dan kom mense vinnig agter dat loyaliteit nie so van en mooi ding is om te hê nie. Maar loyaliteit wys jou hart, dit wys jou gees, dit wys jou siel, dit wys jou standvastigheid in 'n droom en 'n visie waartoe jy gaan. En as jy vir 'n oomblik 'n twyfel kry in daai droom en daai visie, gaan jy loyaliteit saam met dit aftrek. En ek dink ons sit 'n oomblik in hierdie geval van swak mense wat val vir hierdie tipe groot kniesbuig wat tipe taktieke probeer gebruik wat eenvoudig net nie gaan werk vir 'n wêreld wat jy nie wil toelaat nie, wat jy nie wil uithoor nie, wat jy nie as 'n goeie persoon sal sien nie, wat jy konstant wil kritiseer. Dit help nie 'n ou gaan in 'n gesprek met hierdie mense in nie. Dit help nie jy gaan probeer onderhandel met mense nie met hierdie tipe mense wat ons werk. En ongelukkig is dit ons eie mense, ons eie Afrikaanse ons fight nie met enige anders, ons eie mense. Dis maar die een ding wat my pla hierso. Die een ding is loyaliteit raak moeilik. Loyaliteit is 'n baie lelike ding en dat ons val vir ons eie mense se swakheid en ons begin kant kies. Ons begin mense kies wat nie 'n droom en 'n visie het nie, mense wat net wil afbreek, mense wat net chaos wil saai waar hulle is. En ons los eerder die ou wat 'n visie het, nie net vir homself maar vir almal, weet. So dit maak my hartseer om te sien hoe die wêreld om hierdie tipe goeders beweeg. Ja. En julle is nou saam met julle natuurlik daar na Makwaland, wat beleef jy alles? Ek sê mos altyd as ek daar kom, voel dit vir my of ek vir die eerste keer, my hart is net elke keer so bewoe oor alles en wat beleef jy tans? Ja, dis 'n ongelooflike wêreld hierdie. Weet eintlik as ek hiernatoe kom, as 'n ou vir so 'n week of so kom, dan weet jy gaan nie 'n Engelse woord uit jou mond uit hoor. Vir die tydperk wat jy is. Nou almal lees Afrikaans, ongelooflike mooi mense, Klein See se mense, ongelooflike mense, Port Nolloth se mense, ongelooflik, 'n mooi wêreld, jy weet. Jy moet jy die weer vreemd, maar ek hoor daar bo in Gauteng het hierdie selfde storieetjie. Maar ongelooflike mooi wêreld. Dit was ou hier inry, ou sien hoe mense sukkel, ou sien hoe mense swaar trek. Ou sien dat meerderheid van die dorp se mense op die agterspeen suig. Maar dit keer hulle geen sins om nog 'n ou smile op die gesig te sit en vir jou terug te waai. Waai net eers vir jou. Kom vra vir jou hoe gaan dit met jou. Hulle kom vind uit of jy alright is, jy weet wat kan hulle vir jou doen. En hierdie is maar mense wat niks het nie, jy weet. Hierdie is mense wat in die swaar deel van die lewe trek. En hier kom hulle, in Port Nolloth kom so 'n persoon na jou toe en hy stel belang in jou, jy weet. Hy wil weet of jy okay is, hoe hy jou kan uithelp. Ek dink die mense van Port Nolloth moet hulle tipe mense wees uitbrei na die res van die wêreld toe. Eintlik maar na ons as Suid-Afrikaners toe. Ons wil 'n bietjie meer soos hulle kan wees. Verseker, ek stem saam met jou. Dit mense met hart. Dis mense met absolute hart. Toe baby hierso sê terug. Lyfie. Hy kan net smile nou. Ek sien hulle het 'n beperking op my rekening op Facebook. Nee. Mesrapport om. Ja. Wat? Ja, onthou dit is wie jy uiteindelik begin mense domineer. Weet jy lekker gepoef? Weet jy lekker gepoef? Ek weet inteendeel, jammer man, ek weet nie wat julle nou gesels het nie, bring my net gou op hoogte. Ag, as het sommer maar net gepraat van hoe hou ek dit langs jou, toe sê ek het nie nodig om dit uit te hou nie, ek leef net langs jou. En Devin het gepraat oor... Ek wil julle gou 'n storie vertel. In 2007, die 14de Julie, het ek gaan sit by 'n restaurantjie in Benoni. Ek het daai oggend vir Duf Johan de Villiers, hy was vroeër 'n raadslid by Boksburg en wat 'n Boemelaar geword het, wat in die Boemelaarhuis in 90 Great North kom bly het. En hy was ook 'n chef op die Blou Trein vroeër jare, 'n Cordon Bleu chef. En hy het vir almal in die Boemelaarhuis kos gemaak. Maar hy was geweldig, hy was 'n alkoholist, totale alkoholist. Verskriklikheid, so 2 bottels brandewyn en nog voor dit lunchtyd is, het hy opgedrink.
En natuurlik het hy as gevolg daarvan baie gesondheidsprobleme ondergaan, maar hy was ontsettend, baie van die grappies wat ek vertel nou nog, tot vervelings toe vir mense wat om my is wat dit vir my vertel het. En, is 'n fantastiese karakter. En daai oggend gaan sit ek met hom, ek het hom na sy dokter toe gevat, vir die hoeveelste keer, want sy sluk het na nie meer begin werk nie, en sy geweldig baie drink, is dit een van die dinge, jy kry 'n spastiese sluk, en uiteindelik versmoor alkoholiste, omdat hulle kan nie meer sluk nie. Ek praat nou van ons wat regtig baie hard drink. En ek het hom na die dokter toe gevat, en ek was so lief vir die man, hy was so my ouderdom daai tyd, hy was toe 60, soos wat ek nou is. Ek het hom so jammer gekry, want sy vrou het hom gelos, hy het geen kontak met sy kinders nie, stelselmatig word mense se lewe al hoe kleiner. Ek kan dit vir julle vertel, nou mate jy nie meer karre nie, jy het nie dit nie, jy land op straat, en nou word jou wêreld letterlik 'n blok groot, of 2 blokke of 3 blokke groot, sover as dat jy nou deur die dag kan loop en jou goedjies bymekaar kry, en jy kry dit baie keer hier op straat, die bonneltjie draai, jy nou maar so saam met jou kombers, soos wat jy gaan, en dan maak jy nou maar jou sirkel, en dan uiteindelik kom jy na 'n sekere plek, want mense het ook 'n lokaliteit nodig, jy het een of ander ding met jou anker nodig, en dan kom jy op 'n brug, dis jou brug, of dis jou boom, of dis jou sypaadjie. En dit is maar iets wat ek leer ken het nou in die Boemelaar tyd. En ek vat hom na die dokter toe, en ek sit daai dag, daar so jong vroumense wat oor kan die kroeg sit. En ek sit en drink my koeldrank, en die vrou, weet ek nie, is ingestuur om my tot 'n val te bring. Ek het mos gewoontes, ek gaan sit op 'n sekere stoel op 'n restaurant, Daisy weet dit, almal weet wat om met my te doen het. Ek gaan sit op 'n sekere plek, en omdat ek 'n bietjie klaustrofobies is, wil ek sien, daar's 'n ruit, daar's 'n plek waar ek kan uitkom of 'n deur. Dis maar, elkeen het nou maar sy storie. En ek sit met Duff daar, en die vroumens oorkant. Man wetende weet ek in daai stadium. Hierdie is 'n vrou wat al vir Joost van die Westhuizen tot 'n val gebring het. Ek gaan nie haar naam noem nou in hierdie gesprek nie. En in daai stadium het sy ook 'n verhoudingkie, so seksuele verhouding aan die gang gehad met Joost, daar by die Bronkhorstspruit dam. En dit het natuurlik geweldige gevolge gehad vir arme Joost. En hier sit hierdie vrou, en ek voel die waarskuwing in my gees, maar ek steur my nie daarin. Want hierdie vrou is baie mooi. Sy is genuine, verskriklik mooi. Sy het 5 onderskeidings matriek gehad. Sy is 'n baie intelligente vrou. Sy is in daai stadium iets so 27 jaar oud, ek is 40. 'n beeldskone vrou. En omdat jy jou skanse nie op het, omdat jy nie die wapenrusting aan het nie, mans, julle kan nou maar kennis neem, as jou wapenrusting nie aan is nie, dan gaan jy ook val vir sulke goed. En ek val vir die vroumense, maar ek voel 3 daai oggend, snaaks, ons maak die restaurant deure toe, en sy nooi hierdie Italianer in, wat my later tot verkrachting aangekla het, en 7,5 jaar van my lewe gesteel het, tot in 2019 en half, 7,5 jaar, 74 verskynings. Maar die waarskuwing van die Heilige Gees was so duidelik geweest, moenie met hierdie vrou verder kontak maak. Maak nie saak hoe mooi sy sing, sy's 'n nagtegaal, sy sing pragtig, baie intelligent. Moenie vir dit val. En ek het daai waarskuwing in my gees, maar natuurlik steur ek my nie daaraan. En uiteindelik het dit vir my geweldige hartseer in my lewe gebring. Wanneer ons sien dat daar so 'n bedreiging in ons midde is, wanneer jy sien dat jy mense het wat afbreek en nie bou nie, wanneer jy mense sien wat geen saak het met jou drome nie, en jy laat jou intrek op 'n vleeslike vlak, op 'n fisieke vlak, op 'n psigologiese vlak, het jy probleme. En dit is op die oomblik wat ons toelaat in ons groepe. Dis wat ons toegelaat. Ons het daai vrou aan die oorkant van 'n kroeg wat mans tot 'n val agterna sou ek uitvind
dat sy en die Italianer so 'n swart boekie gehou het, waar hulle ingeskryf het hoeveel mans hulle tot 'n val kan bring. Ryk mans. Hulle Google hulle. En dan gaan sit hulle waar hulle Google hulle, vind uit waar hulle beweeg en waar hulle is, en dan gaan sit hulle oorkant en bring hulle tot 'n val. Die oudste triek in die boek, en Louis Liebenberg val daarvoor, inteendeel, dit kos my tweede huwelik, en dit kos my alles, totdat ek weer in 2013 niks op my naam gehad het. En wanneer ek met mense praat oor die inwonende stem van die Heilige Gees en waarteen hy jou waarsku, onthou die duiwel kom nie met 'n nuwe ding. Hy kom met 'n ou storie. Hy kom van Adam se tyd af. Kom hy met dieselfde ding. En dit veroorsaak oorlog. Dit laat mans teenoor mekaar staan. Dit testosteroon gevegte laat uitbreek. En baie keer is die vrouens dan nodig, mense wat 'n geestelike pad met God geloop het, werklik 'n pad met die Here loop, nie kerk speel, nie vir die grap nagmaal gebruik, maar werklike erns met die Heilige Gees maak. Wanneer jy met sulke mense te doen het, dan kan jy bly staan. En uiteindelik wil ek vir julle sê, ek wil vir iemand vra, Letitia, jy is seker nou nog hier, ek weet nie. Sy is? Ek gebruik jou as audience, dit is nie reg nie, dit is jammer. Nee, luister. Uiteindelik wanneer ons terugkyk, en ek wil hê dat van die mense wat by MTI is, wat nou by ondervragings was, wat op ons groep is, wil julle nie asseblief hierso vra dat julle aanlyn kan kom nie. Terwyl ek en Letitia nou ons laaste sprak gaan sprook hierso. Wil julle nie bietjie aanlyn kom en vra, en Desi, hoe doen hulle dit? Vertel hulle net weer, hoe kan hulle aanlyn kom? Of Letitia, jy kan ons sommer vertel, want jy ken die tegnologie beter as almal. Okay, ek het nou hier so 'n Samsung, so dit hang nou af van jou foon ook, maar daaronder waar jy kommentaar sal skryf en waar al jou emojis is, links van hom is daar so 'n mannetjie. En jy klik op daai mannetjie, stuur 'n request en dan sal Desi jou aanvaar. En dan kan jy maar net op die video kom. So dis heel eenvoudig. Maar afhangende van jou foon, dit kan nou links of regs sit. Dis nou nie een van die emojis nie, jy moet nou links kyk. Daar voor die pyltjie waar jy share op my foon spesifiek, is daar 'n mannetjie wat jy op kan klik. So as daar enige iemand is wat deur die MTI ondervragings, 7 en uit ondervragings tot dusver is, of waar jy jou goed vat, of waar jy gedagvaar is, kom asseblief aanlyn en kom deel jou insig en dit wat gebeur het met ons asseblief. Ek hoop julle het nou die moed van julle oortuiging om dit te doen. En die volgende uit, ons mag nie praat oor wat daar praat word. Oor MTI se volgende uit, 7 Ek weet nie, dit wat hulle in myne gesê. Nou maar, nou hoe praat jy nou, my vrou? Hoe praat jy nou? Jy mag nie praat oor wat. Nee, gaan hulle... Wat wie vir jou gaan keer? Okay, Wat wie vir jou gaan keer? mooi my lief. So onkonstitusionele 7 uit konkoksie wat by mekaar gesit word deur 'n klomp kriminele. Okay. Nee, my vrou. Nee, my vrou. Hierdie man leef op 'n ander level. Niemand het nou nog hier so aansit gedoen, Okay, dis wat ek bedoel. Ja, ons gaan probeer. Okay. Letitia, om af te sluit, wil ek vir jou net die vloer gee en praat wat jy nou nog nie gepraat het en wat jy graag nog wil sê voordat ek gaan aanneek met my toespraak. Nee, ek dink van my kant af wil ek regtig net sê, ons is loyal to the bone. Omdat ons weet wat ons weet en omdat ons staan vir wat ons staan. So dit is net absoluut so. Ek en PW leef vir hierdie ding. Ons leef omdat daar 'n roeping in ons hart geplaas is. En dit is ongelooflik hoe die Here net 'n ding in jou kom wakker maak en jou in staat stel om te staan waarvoor jy moet staan ten spyte van dit alles. En ek wil regtig die JV vennote aanmoedig om nie geïntimideer te word deur al hierdie twak en al hierdie nonsens en al die geraas wat om ons aangaan nie. Die beste ding wat ek vir myself kan doen wanneer dinge te veel raak vir my is om vir 'n oomblik net my selfoon neer te sit, te stop waarmee ek besig is, te stop met my beplanning en al die geraas en al die dinge en net te gaan sit en sê, Here, wat wil U vir my sê? Wat wil U vir my wys? En gee vir my die wysheid, gee vir my die oortuiging, hoe hanteer ek hierdie situasie? En dis presies hoe ek die situasie met Gerard hanteer het, dis hoe ek die radiobedryf die laaste 2 en 'n bietjie jaar al
Want ek glo daarin, ek glo absoluut dat hy ons stuurman is. En ek wil julle regtig aanmoedig om nie te val vir al hierdie twak wat die mense sê nie. Moenie val, hou op koerante lees, hou op na al hierdie stront kyk, want ek kan eerstens vir julle sê dit is 'n klomp bog. Dit is 'n klomp twak wat opgemaak is omdat daar van dag een af 'n narratief geskep is en dit is die narratief wat die media wil volg. En hulle het dit reg gekry. Hulle was blerrie goed, ek moet dit vir hulle gee. Hulle het dit reg gekry dat jy wat hierna luister in hierdie droom en in hierdie visie twyfel. Dat jy twyfel, dat jy nie meer inkoop nie, dat jy wag, dat jy nie verstaan nie, dat jy die kantoor onverpoos bel met navrae wat jy weet hulle nie kan beantwoord nie, want dis geld wat vas is, wat nie nou kan uitbetaal nie. Hulle het dit reg gekry vir jou om in Louis Liebenberg te twyfel. Hulle het dit reg gekry vir jou om weg te beweeg van dit wat die Heilige Gees vir jou wil sê en dit wat die Here vir jou en vir jou kinders se kinders se kinders, en ek praat altyd hieroor, want ek is 'n ma en ek het 'n 7-jarige seentjie en my kind, al wat ek vir hom wil hê is 'n goeie toekoms. En as ek sê goed, dan praat ek nie van geld nie, ek praat weer eens nie van materialistiese dinge nie. Ek praat van 'n land waar hy eendag sy kinders kan grootmaak waar dit veilig is, waar daar 'n regverdige regstelsel is. Dis die dinge waarvan ek praat. En as jy ouer wat nou hierna luister, nie gaan staan nou nie, gaan jou kleinkinders se kleinkinders, soos wat ons, as gevolg van die nagevolge van ons oumas en oupa en oupa grootjies, nou moet leef, gaan jou kinders ook moet leef. So jy moet kies. Jy gaan moet vas staan en kies om die lewe te kies. Om nie die geraas en die gejaag en al die twak wat hulle voor jou gooi te glo nie. En om regtig vas te staan in hierdie droom. Dis maar al wat ek sê. Hier is nou iemand wat sê hulle het nie 'n request knoppie nie. Adri, dit is daai gesiggie. Kan ek gou net hierso op iemand se foon vir julle wys? Dis hierdie dingetjie. Daai dingetjie moet jy druk. Daai dingetjie. Dankie, Devin. Ja. Ekskuus lief. Ja, ek dink dis ook aan my kant af. Dankie vir die geleentheid, Louis, en dankie vir jou vasberadenheid en vir jou hart in hierdie ding en dat jy ons regtig met hierdie taak toevertrou. Ek bedoel, ek en jy het lank eendag gesit en gesels oor waar hierdie droom van die waarheid regtig vir jou begin het en wat dit vir jou beteken. En vir jou om daai droom in iemand anders se hande te plaas is nie maklik nie. So ons waardeer dit. Sê as jy klaar is voor jy gaan. Ek is nou klaar want ek sal aanhou praat, julle ken mos. Nee, weet jy wat nee, ek sê vir Louis aan die tafel 1 of 2 aande terug my lam, toe ons ook ons hartseer met mekaar bespreek rondom hierdie hele Letitia Gerra ding, want onthou ons het alles net gehoor gebeur, né? Ja. Die waarheid is eintlik Louis se hartklop. Dis eintlik die ding wat hom laat vorentoe gaan, omdat hy die leuen so haat. Precies. En toe hy voel, dit is iets wat my sommer baie hartseer maak, van 2004 af. En as 'n mens voel, iemand vat aan daai, dan raak dit baie, jy voel 'n voel ding. Toe en toe jy gesê het jou hart letterlik pyn, toe kan ek met dit vereenselwig, want ek het my man se hart gesien pyn, né? Ja. Nou ek is baie trots op jou, wat so 'n bold stap gevat het, wat jy gedoen het. Ons het dit bevraag, ek het dit bevraagteken, want ek het gedink dit is dalk 'n bietjie rof, maar toe ek jou nou oor praat en jy sê wat jy sê, is dit daai ding van jy staan vir die ding of jy val vir alles. Jy staan vir 'n ding of jy val vir alles. En ek wil vir jou sê baie dankie dat daar iemand is wat Louis jy weet ook help om sterk te staan, want ons moet sy arms omhoog hou. En die radio is daai ding wat weer galm en wat bly weer galm, al dink hulle vat als, hou hy net aan en aan en aan. En radio kom van kleintyd af en dit is iets wat jy koester. En ons is so bly dis in jou hande. En ons is baie trots op jou en PW en jou hele span wat dit laat bly weer galm ten spyte van die storm wat om ons aangaan. En dan wil ek sommer weer dink aan daai lied van Rudy wat sê ons is hierdie storm. Ons wil vra wie het hierdie weerman aangestel, wat hierdie hel voorspel. Waar kom dit vandaan? Maar ek sal nie twyfel nie, want ons is die storm, ons gaan nie sink nie, want ons is water. En dit maak vir my dit net so 'n ongelooflike mooi iets. En weer eens baie dankie, hoor jy, ek wil dit net vir jou graag sê van myself af. Ons is baie lief vir julle en ons is agter julle. Okay, ek gaan nou boys. Maar ek kry nog steeds geen requests nie. Ek kyk hierso.
Dankie Letitia. Dankie vir die geleentheid, Louis. Lekker aand julle. Baie liefde. Bye. Bye bye. Bye. Okay, ek het dan nou Jy kan ook op my gee. okay. Okay. Dit word 'n marathon video en natuurlik mense kan die hele tyd kyk nie en hopelik vandag as jy nou rondrol en jy kan nie slaap nie, dan kan jy. Ek wil vir julle gou-gou op 'n paadjie vat en vir julle herinner waarom dit so belangrik is dat jy moet vas staan. Wat graag vir jou vertel word op die oomblik en wat in jou ore weer galm. Louis skelm, hy's besig met piramide skemas. Hy doen julle almal in en almal van julle gaan verloor. En daar het 'n hele klomp duisend mense, 250 wat na eise ingedien het by helikorateurs, het geval, maar daar's 'n paar duisend mense, 'n hele klomp duisend mense wat geval het hiervoor. En ek kan bly sê, ek kan mooi praat en alles en uiteindelik gaan hulle net sê, maar dit is omdat hy meer geld wil hê en meer wil steel en meer. Ag, julle weet wat, ek kon hierdie ding lankal op my eie gedoen het. Lankal. Ek het nie nodig om die pad te loop wat ek nou loop nie. En ek het ook nie nodig dat hulle my goed gryp en te kere gaan nie. Ek kon lankal weggestap het en my eie ding gedoen het. As ek nie so sterk geglo het in dit wat ek doen hierso saam met julle nie. En ek wil vir julle 'n ander prentjie skep. Ek wil vir julle 'n prentjie skep waar ons begin het op die 9de Maart 2020. Waar ons hierdie visie gehad het, waar ons gekoop en verkoop het. En waar gesê die pakkies is 'n blote middel tot 'n doel. Dit gaan ons intussentyd aan die gange, dit gaan vir ons geld in ons sakke sit, maar dis 'n middel tot 'n doel. Uiteindelik is die doel om daai myne, om daai minerale in ons hande te kry, sodat ons nie gemanipuleer word vir die volgende 150 jaar nie. Ons moet hierdie Rubicon oorsteek. Ons moet nou hierdie moeilike ding deursien. Ons moet nou, dis 'n waterskeidingsoomblik en 'n moment in die geskiedenis van hierdie boervolk. Dit is absoluut 'n waterskeidingsmoment en die Here is besig om ons te skei van mekaar. Dit wat nie van hom is nie, is hy besig om af te kap, sodat uiteindelik hierdie beeldhou werk kan doen, sodat hy daai pottebakker klei in sy hande kan vorm soos hy wil. En nou wil ek vir julle vra, maak dit vir julle sin dat vir 4 jaar die media nog nie op die myne gekom stap het en vir my gevra het, Louis, wys vir ons die diamante, wys vir ons julle mynwerk. Is dit moontlik dat hulle tot nou te Mina Buffelsbank toe gekom het nie? Is dit moontlik dat Mike 2 ouens gestuur het om 'n jong man wat deur die kop geskiet is, agter op 'n bakkie onskuldig deur die polisie en deur Vita Skola, deur sekuriteit, dat hy nou nog nie 'n leer oopgemaak het nie en hy is 200.000 daarvoor betaal toe hulle weg is en die mense wat Werner Kokemoer en sy hulp op 'n vliegtuig wat ek hiernatoe gebring het, saam met hulle en gasthuise wat ek betaal het en kos wat ek betaal het, dat Mike Bolhuis nog steeds nie na die myn toe gekom het nie. En dat hy nog nooit kom kyk het na die diamante wat gemyn word. Het hy so min tyd dat hy net kan op televisie gaan en sê, maar Louis Liebenberg is 'n skelm, want hy werk saam met die Valke, en hy werk saam met Veronica van Dijk, en hy werk saam met hierdie hele leuen wat vir ons opgedis word. En ek wil julle terugvat aan 9 Maart 2020, en ek wil julle sê, kom ons gestel, ons was mense van geloof. Kom ons gestel, ons het 50.000, uiteindelik van 1 persoon na 50.000, het ons geloofsmense gehad. Kan julle dink hoe hierdie land nou al sou gelyk het? Ons sou in die eerste plek omtrent al die diamante en goud in hierdie land reeds beheer het. Doen julle somme. Doen julle somme vir julleself in stilte, gaan sit en doen die berekening. En gaan dink wat het 50.000 mense, die krag van 50.000 mense. En dan sal julle ook weet waarom ons hierdie ontsettende weerstand beleef. Hoeveel juweliersware winkels ons nou gehad het. Ek sit en praat met julle oor Arthur Kaplan wat ons wil koop. 'n ding wat stokoud is, wat 80 jaar oud is, né? En mense sit en hulle dink, ek weet nie, want
ek verdien dit nie, ek dink nie ek kan nie, ek dink nie ek kan uiteindelik takke juwelierswarewinkels in die hele land hê nie, ek dink nie ek kan die grootste handelaar van diamante in die land word nie, ek dink nie ek kan die goudmyne en die diamantmyne besit en die swaar minerale nie, ek dink nie ek kan nie, ons wil dit maar net weer los vir 'n Rupert en vir 'n Oppenheimer, dat hulle die resiesperre het, dat hulle die lekker lewe het, dat hulle die groot huis het, dat hulle die beheer het, dat hulle dan die koninkryk van God kom, dat hulle dit doen. En daarom wil ek net vir julle weer sê, as enige van daai mense wat werklik wil uitvind wat die waarheid is, nog nie by die myn was nie, nog nie kom kyk het nie. En soos Tanya gekom het, maar geweier het om in die vertrek in te gaan waar die diamante geselekteer word. Want sy moet uiteindelik, as sy daar was, as sy met die waarheid gekonfronteer het, sy staan buite daai vertrek, en Rico herinner my daaraan, hy sê vir haar, gaan in man, gaan kyk. En sy sê, nee. Hoekom dink jy? As die duiwel in God se teenwoordigheid kom, nee, as die duisternis in die lig van God se skyn kom, van daai geweldige son van geregtigheid, wat dink jy gebeur dan? Dan wil hy nie sien nie. Die Bybel sê aan die einde van tyd, sal mense se oë toegemaak word. God gaan mense se hart self verhard. Wow, dis erg nie, gaan lees jou Bybel. God gaan uiteindelik die mense se hart self verhard, sodat hy al is die waarheid voor hom, sal hy dit nie kan sien nie. Al is die waarheid reg voor jou, sal jy dit nie kan sien nie. So julle wat hier so op hierdie groep is, as julle nou nog twyfel, moenie hier sit nie. Want hierdie is 'n geloofshuis. Hierdie is 'n geloofsgemeenskap, dis nie 'n kerk nie. Hier is die ware gelowiges. Nie die kerk nie, nie 'n toring nie, nie klokke nie, nie diakens en ouderlinge nie. Hierdie is ware kerk in operasie. Sit dan nou die rykdom wat God vir sy mense, vir sy kinders bedoel het. Sit dit tog nou in julle hande. Sit dit nou in julle hande. En as jy die leuen so groot sien, voor jou staan, rondom daar is die myne nie, daar is die diamante nie, dit is net sandhope. Gaan kyk of daai mense bereid is om te kom. Ek sit nou hier in Port Nolloth. Ek sit en ek verdedig. Make it the last man standing. Hier waar ek hierdie droom as 9-jarige begin droom het, en die meeste bote gehad het in Port Nolloth en Alexander Bay. En toe het Media 24 kom plunder, rapport kom plunder aan Wealth for You. En die tweede keer nou, wanneer ons weer hier kom en ons het duisende mense, nie 1534 nie, ons het, wel, ons kantoor sê 50.000, toe ek het gecheck het, was het 44.000, en 144.000 hektaar, 121.000 onpermitte. Wanneer ons dit het, en mense kan nog steeds nie sien nie, I rest my case. As enige van Mike Bolhuis, of enige van die mense wat teen ons is, nou kan kom na die myn toe. Morney, weet jy wat? Morney Bronkhorst, Lood Roberts, daai mense wat hier was, beleef het en self gesien het. En julle wil, omdat ek nie vir julle wil in diens geneem het nie, omdat julle gees nie met my gees geresoneer het nie in diens neem nie, en jy dan afbreek, moet julle julleself afvra. Wie wil julle glo? Die mens wat dit gedoen het, wat opgestaan het van boemelaar status af, wat die meeste bote aan die Weskus gehad het, die mens wat hier 144.000 hektaar vir julle bymekaar kom kry, die mens wat vir julle 'n juweliersware in 'n koop en verkoop aan die gang sit, 'n mens wat waag, 'n mens wat vir julle sê, dis al wat ons gaan oorleef. Ek wil hê as hierdie gryskop dood is, dat julle weer na hierdie video gaan kyk, en dat julle vir julleself wil vra, watter legacy wil ons vir ons kinders hê? Wat wil ons vir ons kinders hê? Wat wil ons vir ons kinders hê? En wie is in beheer van die wetgewing? Wie is in beheer van die howe? Vra jouself, of die groot regter van alle regters so sou optree. Sou die groot regter vir Walter gesê het, om daai maatskappye om te bedank, sodat dit oorgeneem kan word deur 'n likwidateur, terwyl Walter in die oë van die Reka se mense gestaan het en gesien het hoe ou mense vir hom koekies aandra en terte.
en 'n appel op 'n mens se hart maak dat jy die mense moet beskerm, maar hulle nie in die konstitusionele hof het na 70 miljoen rand nie. Ek weet dis 'n ernstige oomblik hierdie. Ek vrees niks. Want kyk, God is met my al die dae van my lewe. Julle het 'n keuse. En ek wil nou vandag vir julle sê, gaan julle nou vir Baal dien of gaan julle God dien? Ek wil vir jou vra soos Elia van ouds. Ek wil vir jou vra soos Jeremia van ouds. Wie gaan julle glo? En as jy wil bly hierdie stelsel glo, go for it. Kom ons kyk wat daai stelsel vir jou bring. Dit is baie jammer dat hierdie MTI mense nie die moed van hulle oortuiging het om op hierdie video te kom nie. Ek gaan julle nie meer vra nie. Ek het nie meer nodig om mense te smeek vir niks nie. As julle niks oor het nie, dan kyk na hierdie gryskop se video's eendag. Wanneer ek nou lank nie meer daar is nie, dan gaan kyk julle hierdie appel wat ek gemaak het op die Afrikaner om te staan en om teen hierdie stelsel te staan wat vir jou wil vol gifstof en inspuitings gooi en vir jou wil isoleer en jou in jou huis toemaak sodat jy nie meer sosialiseer en sodat jy nie kan kerk toe gaan en sodat jy nie op die sportveld kan wees nie. Gaan kyk wat hierdie goed ons in die sak bring of staan. Want as ons nou kan staan. As ons nou kan staan. Wow. What a difference we can make. Dankie julle. Jammer dat die MTI ouens nou nie gekom het nie. Nou, hoekom nie? Hoekom kan ek dan? Hoekom kan almal dan? Hoekom is almal so gebrekkig? Deesdae. Wat maak keer julle pote? Nou ja, maar dis nie so nie. Dis nie so nie. As probeer jy opkom by my nou? Kom. Kom kyk of jy reg kom. Okay? Right. Daar's hy. Daar. So nee, iemand lieg. Ek sien jy is daar, hier is Johan Reyneke. Johan, jy is 'n baie slimme, ek is net baie keer bang, is jy by MTI? Ek wonder, kom ons hoor. Johan is 'n professor se seun, kom ons kyk. En daar staan decline, ons wou aanvaar te decline, kyk Desi, as ek jou accept, so nee, dit is nie so nie, Desi is daar, Johan Reyneke was daar, maar toe ek kom accept to decline, gaan net fok of. Ja, okay. Nee, Johan, ek weet wat Johan se probleem is, maar ek gaan nie nou in die openbaar oor praat nie. Dis maar allerlei uitdagings wat mense het. Okay. Right, mense, ek dink ek het genoeg gepraat. Het sy heeltyd net Desi. Gaan julle nie accept nie. Okay, nee, maar ek kom nou heeltyd op. Okay, mense, ek dink ek gaan af, want ek, ek gaan net af. Daar gaan het dood verstel. Maar dit maak nie saak nie. Okay. Jacques, kom ek antwoord vir jou. Ons is in die toetsfase en ons bou 'n loodsprojek, ons bou 'n loods, wel die ouens wat nou die masjinerie ken, is die goed wat die skeiding kan bring tussen die verskillende swaar metale, swaar minerale. So ons is daar. En dit is al wat ek bereid is om op die oomblik te sê, want soos wat julle weet, ons sit met vyande in ons midde. Ons sit met mense wat nie ons drome wil bewaarheid laat sien nie en so, en ons sit nog met Von Victor wat homself 'n direkteur gemaak het aan 'n houe skor, omdat Walter weggehardloop het. En ek kan dit nie meer makliker stel nie. Ek kan dit nie meer mooier stel nie. Dis net weghardloop. Dis net muitery. En dit is wat ek sê. En ek gaan nie meer dood eenvoudig mense se verskonings aanvaar wat ons skade doen nie. Ek aanvaar geen meer verskonings nie. Is of met my of is teen my. Daar's niks middelweg nie. So in elk geval, maar dit is die antwoord daarop. Ek wil nie te veel uitwy nie. Almal weet wat die swaar minerale gaan doen in Namakoland. Ek weet nie hoekom nie, die mense doen dit. Ja. Wil jy iets praat, Steven? Voor ons aflei, wil jy iets sê? Ja. Okay, jy kan praat, Silas.
Dankie Louis, dankie vir almal wat gebly het en gekyk het. En ek wil weer redelik genoeg gesê deur saam met hom te staan in die pad vorentoe. Ek dink loyaliteit, 'n visie en 'n droom lê op jou einde van die dag met 'n keuse en oom Louis los julle met die keuse om daai besluit te maak. Gaan jy bly, gaan jy ry? Jy maak die besluit vinnig, jy weet, ons beweeg in 'n kring en in 'n wêreld waar dinge moet gebeur. Die volgende dag kom met 'n moersespoed, die son kom weer vinnig op met 'n moersespoed. Ons het dinge om te doen, plekke om te gaan, mense om te red en gemeenskappe om te bou. En as jy daai tipe persoon is, as jy nie bang groot gemaak is nie, as jy 'n soliede kind van die Here is wat weet in ons geloof, beweeg ons met dinge, ons staan nie net stil nie. Klim in die bootjie en begin saam beweeg. Ons is baie lief vir almal. Dankie vir ondersteuning, dankie vir die mense wat elke keer opkom en vir hom lief te kom kyk. Dankie vir die mense wat die gesprekke konstruktief hou hieronder. Kom met idees, kom met die drome, kom met die visie en ons bou saam hierdie ding. Baie liefde vir almal en 'n geseënde week vir elkeen van julle.